Miljonair kom vroeër by die huis aan en word begroet deur 'n vreemde stilte wat die Charles voorafgaan. In sy dogter se kamer vind hy die huishulp bewusteloos op die vloer, terwyl die dogtertjie om hulp smeek. Wat die dokters ure later onthul, vernietig elke sekerheid wat daardie man oor sy eie familie gehad het. Agter die floute skuil 'n komplot van wreedheid en verraad wat die donkerste kant van die Herehuis bloot lê. Die hemel bo Johannesburg was oortrek met swaar wolke op daardie Dinsdag wat soos enige ander gelyk het. Gideon Malan het deur die panoramiese venster van sy kantoor op die 30ste verdieping van een van Santonreiland se mees imposante geboue uitgekyk. Op 45-jarige ouderdom het hy 'n gastronomiese ryk opgebou wat begin het met 'n klein restaurant in Melville en nou 27 eetplekke regoor Suid-Afrika ingesluit het. Die erfeniskosketting was bekend onder die mees veelluisende kritici en geliefd by bekendes en politici. Terwyl hy sy onberispelik geknoopte Italiaanse das regskuif, sug Gideon diep. Iets was nie reg nie. Weke lank het hy 'n onverklaarbare onrustigheid gevoel. Dit was asof 'n voorgevoel om daagliks vergesel het en gefluister het dat hy meer aandag moes gee aan wat binne sy eie huis gebeur. Die Herehuis in Sandhurst was 'n droom wat bewaarheid is, gebou met die sweet van jare se harde werk. Daar het hy gewoon saam met sy vrou Veronica, 'n 35-jarige voormalige model, en hul dogter Mieke, slegs 3 jaar oud, die kosbaarste skat in sy lewe. Om die gesinsroetine te voltooi, het hulle die hulp gehad van Aletta Jacobs, 'n 30-jarige vrou uit die Karoo, wat al byna 2 jaar as huishulp in die woning gewerk het. Meneer Malan, die vergadering met die beleggers begin oor 15 minute, het Patricia, sy doeltreffende sekretarisse, deur die oop deur ingelig. Gideon het afgetrokke geknik, steeds gefokus op die grys hemel. Die reën het begin val, eers in skaamdruppels, toe in woedende strome teen die koelvaste glas. Patricia, bel die mense en kanselleer. Sê ek het 'n gesinsnoodgeval gehad. Herskeduleer vir môre dieselfde tyd. Die sekretarisse het hom verbaas aangekyk. In 10 jaar se saamwerk het Gideon nog nooit 'n vergadering met belangrike beleggers gekanselleer nie. Het iets gebeur, meneer? Ek weet nie, Patricia. Maar ek moet huis toe gaan. Die rit tussen die kantoor en die Herehuis het 30 minute geduur, genoeg tyd vir Gideon om oor die afgelope maande na te dink. Veronica was anders, meer afstandelik, met 'n koue glans in haar oë wat hy nie meer herken het nie. Die gesinsetes het stil geword, slegs gevul deur Mieke se af en toegelag. En Aletta, sy het gelyk of sy verlep soos 'n blom sonder water. Maarder, bleker, met diep donker kringe onder haar oë, 'n geforseerde glimlag wat nie haar oë bereik het nie. Toe die bestuurder voor die majesteuse hek stop, het Gideon die man weggestuur en besluit om alleen in te gaan. 'n Besluit wat sy lewe vir altyd sou verander. Die Herehuis was in 'n ontstellende stilte gehul. Nie die geluid van potte in die kombuis, nag die televisie wat in die sitkamer aan was, nag die kinderliedjies waarvan Mieke so baie gehou het nie. Net stilte. En toe, soos 'n lem wat deur die lig sny, het 'n desperate gehuil deur die gang weerklink. Gideon se bloed het in sy are verkoel toe hy sy dogter se stem herken. Hy het die marmertrappe 3-3 opgestorm, die angstige geluid gevolg wat uit Mieke se kamer gekom het. Dit was nie 'n huilbui van 'n kind wat aandag soek nie. Dit was 'n snik van wanhoop van iemand wat om hulp smeek. Toe hy die deur met geweld oopbreek, is hy begroet met 'n toneel wat vir altyd in sy geheue ingebrand sou bly. Aletta het op die vloer gelê, bleek soos was, haar lippe droog, oë toe. Mieke, sy klein dogtertjie, het langs haar gekniel en die lewelose liggaam van die werknemer met haar fyn handjies geskud. Tannie, word wakker, asseblief. Moenie weggaan nie. Het die dogtertjie gesnik, dik trane wat oor haar rooi gesiggie loop. Vir 'n oomblik was Gideon in die deur verlam, nie in staat om te verwerk wat hy sien nie. Dit was Mieke se smeekende blik wat hom tot die werklikheid teruggebring het. Papa, tannie Aletta word nie wakker nie. Maak haar wakker. Binne sekondes was hy langs Aletta, besig om haar swak asemhaling en byna onvoelbare pols te kontroleer. Met bewende hande het hy sy selfoon uitgehaal en die nooddienste gebel. Terwyl hy gewag het, het hy opgemerk hoe koud haar vel was, asof alle lewe uit haar liggaam gedreineer is. Ambulans is op pad, meneer. Beraamde aankomstyd, 7 minute, het die operateur ingelig. Gideon het Mieke omhels, wat nie opgehou het met huil nie, en aan sy nek vasgeklou het. Tannie Aletta gaan oukei wees, my kind. Ek beloof ons gaan vir haar sorg. Die dogtertjie het gesnyf, haar oogies geswel van die huil.
Sy het nie vandag haar peselhappie geëet nie, papa. Ek het my koekie vir haar gegee, maar sy het gesê sy het 'n seer maag. Daardie onskuldige woorde het Gideon laat frons. Aletta het nie geëet nie. Hoekom? Die yskas was altyd vol, en dit was sy self wat die gesin se maaltye voorberei het. Toe die ambulans opdaag, het die paramedici met professionele spoed opgetree. Hulle het 'n suurstofmasker op Aletta se gesig geplaas en haar versigtig na die draagbaar oorgeplaas. Een van hulle, 'n middeljarige man met deernisvolle oë, het Gideon eenkant toe getrek terwyl die ander Aletta na die ambulans geneem het. Meneer, hoe lank is sy al so? Ek weet nie, ek het sopas by die huis aangekom en haar bewusteloos gevind. Het sy enige bekende mediese toestande? Diabetes? Lae bloeddruk? Gideon het sy kop geskud, skaam dat hy nie kon antwoord nie. Hy het so min geweet van die vrou wat na sy huis en sy dogter omgesien het. Ek weet nie, sy het nooit iets genoem nie. Die paramedikus het geknik sonder oordeel in sy blik. Ons neem haar na die Sandhurst privaat hospitaal. U kan saam met ons gaan as u wil. Gideon het na Mieke gekyk, wat verskrik toegekyk het hoe die mans haar, Tannie Aletta, wegneem. Ek het 'n paar minute nodig om iemand te reël om by my dogter te bly. Ek sal dadelik daarna kom. Hy het Tannie Sari gebel, 'n ouer dame wat langsaan gewoon het en soms na Mieke omgesien het wanneer nodig. Sy het binne 15 minute opgedaag, tyd wat Gideon gebruik het om sy dogter te kalmeer en haar trane nat klere te ruil. Mieke, Tannie Sari gaan by jou bly terwyl pappa gaan kyk hoe dit met Tannie Aletta gaan, okay. Die dogtertjie het ernstig geknik, haar oë steeds nat, bring haar terug, pappa. Beloof. Die knop in Gideon se keel het stywer getrek. Ek beloof, my liefie. Op pad hospitaal toe het Gideon verskeie kere probeer om vir Unika te bel, maar al die oproepe het na stempos gegaan. Vreemd. Sy het genoem dat sy die dag by die spa saam met vriendinne sou deurbring, maar sy het altyd haar foon byderhand gehou. Die Sandhurst privaat hospitaal was een van die mees gerekende in Johannesburg. Toe Gideon by die noodgevalle afdeling aankom, het hy homself as Aletta se werkgewer geïdentifiseer en is ingelig dat sy deur die mediese span behandel word. 'n Uur het verbygegaan voordat 'n ernstige dokter, geïdentifiseer deur haar naamplaatjie as Terliesel Botha, hom na 'n privaat kamer geroep het. Meneer Malan, ek is Botha, verantwoordelik vir mevrou Jacob se geval. Ek moet 'n paar belangrike vrae vra. Gideon het geknik, die spanning wat in sy bors opbou. Die pasiënt is nou stabiel, maar sy het in 'n kritieke toestand aangekom. Sy toon ernstige ondervoeding, gevorderde dehydrasie en akute hipoglikemie. Haar liggaam is in 'n toestand van uithongering, asof sy weke, miskien maande lank nie behoorlik geëet het nie. Die dokter se woorde het hom soos 'n vuishou in die maag getref. Dit is nie moontlik nie. Aletta werk in my huis, waar daar nooit 'n tekort aan kos is nie. Botha het hom intens waargeneem, asof sy na tekens van 'n leuen in sy gesig soek. Meneer Malan, ons het ook iets anders tydens die aanvanklike ondersoeke opgemerk. Die pasiënt is swanger, ongeveer 2 maande. Die vloer het gelyk of dit onder Gideon se voete verdwyn. Aletta swanger. Hoe weet hy dit nie opgemerk nie? Nee, ek het nie geweet nie, sy het niks genoem nie. Wat ons bekommer is dat in die toestand waarin sy is, beide sy en die baba in gevaar is. Ons moet verstaan hoe 'n werknemer wat voltyds in 'n welgestelde woning werk, hierdie punt van ondervoeding bereik het. Dit gebeur nie oornag nie, meneer Malan. Die beskuldigende toon was subtiel, maar dit was daar. Gideon het gevoel hoe sy gesig brand. Dokter, ek sweer ek het geen idee gehad nie. Aletta het altyd wel, ten minste tot 'n paar weke gelede, goed gelyk. En my huis het oorgenoeg kos. Sy berei self die maaltye vir my gesin voor. Berei sy dit voor, maar eet sy saam? Die eenvoudige vraag het hom sonder 'n antwoord gelaat. Hy het regtig nie geweet nie. Op die seldsame kere wat hy gedurende die week by die huis middagete geëet het, het hy alleen of saam met sy dogter geëet. Oor naweke, wanneer die gesin aan tafel bymekaar gekom het, was Aletta altyd besig in die kombuis, besig om te bedien, nooit saam met hulle aan tafel nie. Terwyl hy daardie ontstellende inligting verteer het, het die deur van die kamer oopgegaan en 'n verpleegster het met 'n dringende uitdrukking verskyn. Dokter, die pasiënt in 114 het wakker geword en is uiters opgewonde. Sy vra om onmiddellik met meneer Malan te praat. Sy sê dit is 'n saak van lewe of sy het gehuiwer en vlugtig na Gideon gekyk van uiterste dringendheid.
Derbota het opgestaan. Kom ons gaan soontoe. Maar net 5 minute, sy moet rus. Aletta het half regop in die hospitaalbed gelê, 'n dripnaald in haar uitgeteerde arm. Toe sy Gideon sien, het haar oë met trane gevul. Die dokter en verpleegster het diskreet eenkant toe beweeg en hulle 'n oomblik van privaatheid gegee. Meneer Gideon, haar stem was net 'n skor gefluister, is Mieke oukei? Sy hart het saamgetrek. Selfs in daardie toestand was haar eerste bekommernis sy dogter. Ja, Aletta, sy is veilig by Tannie Sari. Sy is baie bekommerd oor jou. 'n Snik het uit haar droë keel ontsnap. Sy is 'n engeltjie, sy het altyd haar peselhappie stilletjies met my gedeel. Daardie woorde het soos 'n bom geval. Aletta, hoekom moes jy stilletjies eet? My huis het kos vir almal. Haar oë het in paniek gerek, asof sy te veel gesê het. Ek kan nie, het sy gemompel en weggekyk. Gideon het nader gekom en haar brose hand saggies vasgehou. Wat gebeur in my huis wat ek nie sien nie? Sê my asseblief die waarheid. Aletta het haar oë toegemaak, trane wat stil oor haar ingesonke wange loop. Meneer Gideon, ek is bang, so bang, bang vir wat? Vir wie? Sy het gesluk en moed bymekaar geskraap. Vir mevrou Veronica. Sy doen verskriklike dinge aan my. Gideon se bloed het in sy are verkoel. Watter soort dinge? Aletta het rondgekyk, asof sy bang was om gehoor te word, en toegefluister. Daar is 'n dagboek onder Mieke se bed. Ek het dit daar weggesteek, want dit is die enigste plek waar die vrou nie krap nie. Lees dit asseblief. Ek het ook kameras in die huis geïnstalleer. Hulle is weggesteek in 'n teddybeer in Mieke se kamer, in 'n kunsmatige plant in die sitkamer en agter die fotorame op die laaikas in die gang. Alles is opgeneem. Ek maak dit nie op nie. Die verpleegster het teruggekeer en aangedui dat die tyd verby was. Voordat Gideon kon verwerk wat hy pas gehoor het, het Aletta sy hand met 'n verrassende krag vir iemand so verswak vasgedruk. Asseblief glo my. Ek wou net u dogter beskerm. Toe hy sien hoe sy haar oë toemaak, uitgeput deur die inspanning om te praat, het Gideon gevoel hy het pas 'n deur oopgemaak na 'n parallelle heelal, een waar sy perfekte lewe net 'n fasade was vir gruwels wat reg onder sy neus plaasgevind het. Hy het die hospitaal verlaat met 'n swaar hart en 'n warrelwind van gedagtes. Een sekerheid het hom vergesel, hy moes daardie dagboek en die kameras vind. Hy moes uitvind watter donker geheime sy huis bewaar het terwyl hy ver daarvandaan gastronomiese ryke gebou het. Die pad terug huis toe was die langste wat Gideon nog ooit gereis het. Die reën het in 'n ewige storm verander wat Johannesburg getuister het, asof die hemel die onstuimigheid deel wat nou sy gedagtes oorheers het. Aletta se woorde het in sy gedagtes weerklink, sy doen verskriklike dinge aan my. Veronica, sy vrou, die vrou met wie hy 8 jaar lank sy lewe gedeel het. Die ma van sy dogter. Kon dit moontlik wees dat agter daardie engelagtige gesig en verfynde maniere 'n persoon skuil wat tot wreedhede in staat is? Toe hy by die huis aankom, het hy Tannie Sari in die sitkamer gevind, met Mieke wat na haar uitputtende gehuil in haar skoot aan die slaap geraak het. Hoe gaan dit met haar? Het die ouer dame gefluister en die dogtertjie se hare gestreel. Stabiel, maar baie swak, het Gideon geantwoord en die meer ontstellende besonderhede weggelaat. Dankie dat jy by Mieke gebly het, Tannie Sari. Ek kan haar nou neem. Die dame het geknik en gehelp om die slapende kind na haar pa se arms oor te plaas. Voordat sy vertrek het, het sy Gideon se arm met 'n moederlike gebaar aangeraak. Jy weet, Gideon, ek het Aletta soms van my venster af dopgehou, aan die agterkant. Sy het altyd bang gelyk en oor haar skouer gekyk soos iemand wat vrees om uitgevang te word. Ek het nooit iets gesê nie, want ek wou nie soos 'n nuuskierige ou vrou klink nie, maar asseblief, Tannie Sari, enige iets wat jy opgemerk het, hoe klein ook al, vertel my. Die dame het gesig en haar handsak op haar skouer reggeskuif. Verlede week het ek gesien hoe sy in die kombuis se vullisstrom krap en iets toegedraai wat soos kos gelyk het, uithaal. Sy het dit net daar geëet, vinnig, soos 'n uitgehongerde dier. Ek het dit baie vreemd gevind. 'n Knop het in Gideon se keel gevorm. Die beeld wat beskryf is, was so vernederend, so onmenslik, dat hy dit skaars met die luukse omgewing van sy huis kon assosieer. Dankie dat jy my vertel het. En moet dit asseblief vereers met niemand bespreek nie. Nadat hy Mieke in haar bed neergelê het, het Gideon die deur saggies toegemaak en neergekniel en onder die klein kinderbedjie ingekyk.
Aanvanklik het hy niks gesien nie, maar toe hy sy arm tot agter uitstrek, het sy vingers aan iets solied geraak. Hy het dit versigtig uitgetrek. Dit was 'n eenvoudige noteboek met 'n harde blou omslag, die soort wat skooliere gebruik. Op die eerste bladsy in 'n netjiese handskrif het gestaan: "Vir wanneer ek nie meer hier is nie." Die sin het sy hart laat yskoud word. Hy het op die vloer gaan sit, teen die muur geleun en begin lees. 10 Maart. Eerste dag in hierdie huis. Die gesin lyk aangenaam. Meneer Gideon het skaars vir die onderhoud gebly, hy was besig, maar mef. Veronica het alles vir my verduidelik. Die salaris is goed, beter as wat ek verwag het, en die dogtertjie Mieke is 'n engeltjie. Ek dink ek gaan gelukkig wees hier. Die eerste paar bladsye was daaglikse verslae, waarnemings oor die roetine, klein vreugdes met Mieke. Maar ongeveer 2 maande na haar aankoms het die toon drasties verander. 17 Mei. Vandag het mef. Veronica vir die eerste keer op my geskree. Ek het per ongeluk 'n kristalvaas gebreek terwyl ek skoongemaak het. Sy het gesê dit was 'n familie-erfstuk en dat dit meer gekos het as wat ek in 'n jaar sou verdien. Sy het dit van my salaris afgetrek. Ek het gedink dis onregverdig, maar ek het hierdie werk regtig nodig. Gideon het aanhou om die bladsye om te blaai, elke inskrywing meer ontstellend as die vorige. 30 Junie. Mef. Veronica hou nou dop wat ek eet. Sy het gesê huishulp kan nie dieselfde kos as die baas eet nie, dat ek te veel spandeer. Sy het my kosblik in die vullisstrom gegooi en gesê dit stink en dat sy nie armandskos wil hê wat haar kombuis besmet nie. Ek het die hele dag sonder kos gebly. 15 Julie. Vandag het ek ontdek dat mef. Veronica fooie van my salaris afgetrek het. Toe ek vra, het sy gesê dit is vir die slytasie van meubels en gereedskap. Sy het die helfte van my salaris geneem. Ek kan nie meer die geld stuur wat ek my siek ma in die Karoo beloof het nie. 2 Augustus. Mieke het vandag vir my 'n stukkie van haar koek gegee, stilletjies. Mag God hierdie kind seën. Mef. Veronica het dit ontdek en my dieselfde badkamer 7 keer agtereenvolgens laat skoonmaak en gesê sy sien vuilheid wat net fyn mense se oë kan sien. Soos die datums gevorder het die situasie eksponensieel versleg. Die vernederings het meer gereeld, meer wreed geword. Veronica wat Aletta onkundig, dom, vuil plattelandse meid en ander onuitspreeklike beledigings genoem het. Haar verbied het om die gastebadkamer te gebruik, selfs wanneer daar geen besoekers was nie. Haar gedwing het om met 'n hoë koors te werk. Toe in 'n inskrywing van September het 'n nuwe karakter in hierdie drama verskyn. 20 September. Mef. Veronica se broer, meneer Riaan, het vandag kom kuier. Die manier hoe hy na my kyk, gee my hoendervleis. Sy het dit opgemerk en gelag en gesê ek dink te veel van myself. Sy het gesê man soos haar broer kyk nie na huishulpe nie, behalwe om 'n bietjie pret te hê. Die toon waarmee sy dit gesê het my verskrik gelaat. Gideon se hart het vinniger geklop. Riaan, Veronica se jonger broer, is sowat 8 maande gelede as die gesin se bestuurder aangestel. Gideon het homself gesien, aangesien dit gewoonlik Veronica was wat sy dienste gebruik het vir inkopies, sosiale verpligtinge en om Mieke skool toe te neem. Hy het verder gelees, 'n gevoel van dringendheid wat groei. 15 Oktober. Meneer Riaan het my vandag in die waskamer in 'n hoek gedryf. Hy het gesê ek is te mooi om 'n nette huishulp te wees. Hy het probeer om aan my te raak, maar ek kon ontsnap toe ek hoor Mieke my roep. Dank die Here vir hierdie kind. Ek het niks vermif. Veronica vertel nie. Ek weet sy sal my nie glo nie. 27 Oktober. Dit het weer gebeur. Meneer Riaan het my tot by die bediendekamer gevolg. Hierdie keer was hy meer aggressief. Hy het gesê ek daag hom uit en dat dit net 'n kwessie van tyd is. Toe ek probeer uitgaan, het hy die deur geblokkeer. Ek kon net ontsnap deur te beloof dat ek oor die saak sou dink. Ek is so bang dat ek skaars kan slaap. Gideon het gevoel hoe die bloed in sy are kook. Die volgende bladsye het 'n progressiewe belering uiteengesit, 'n roofdier wat sy prooi omsingel. En toe 'n inskrywing wat hom laat bleek word het. 18 November. Ek kan nie meer skryf oor wat vandag gebeur het nie. Ek het nie die krag nie. Maar ek moet dit neerskryf, meneer Riaan het my forceer. Hy het die geleentheid gebruik toe almal uit was. Niemand sal my glo nie.
Wie gaan hulle glo in arm huishulp of die baas se broer, was wat hy gesê het voordat hy lachend my kamer verlaat het. Trane het oor Gideon se gesig gestroom. Hoe weet hy dit nie opgemerk nie? Hoe weet hy toegelaat dat sulke gruweldade onder sy eie dak gebeur? Die volgende inskrywings het Aletta se groeiende wanhoop beskryf toe sy die swangerskap ontdek het. Haar vrees toe sy Riaan vertel het, wat haar gedreig het, as sy aan enigiemand sou openbaar dat die baba syne is. 10 Januarie. Mef. Veronica het van die baba uitgevind. Ek weet nie hoe nie. Sy het my 'n straatvrou genoem en gesê ek het alles beplan om die gesin se bestuurder vas te trek. Toe ek probeer verduidelik wat regtig gebeur het, het sy in my gesig gelag en gesê, huishulpe probeer altyd gesinsmanne verlei. Sy het gesê as ek enigiets vir meneer Gideon vertel, sal sy my vir diefstal aankla en my reputasie vernietig sodat ek nooit weer werk sal kry nie. Die leeswerk het voortgegaan en 'n progressiewe hel onthul. Veronica het begin om Aletta se maaltye aktief te saboteer, haar kos weggegooi, haar uitdruklik verbied om van die huis se kos te eet en gekontroleer of sy nie kos van buite af inbring nie. En toe die mees onlangse inskrywings wat Gideon laat bewe het van woede en afgryse. 5 Februarie. Vandag het ek gesien hoe Mef Veronica iets in my waterbottel gooi. Sy was besig om pille fyn te druk en dit in die water te meng. Sy het nie besef ek sien haar nie. Ek het die water weggegooi sodra sy weg is, maar ek is verskrik. Hoekom sou sy dit doen? Wil sy? 12 Februarie. Ek val gereeld flou. Ek kan geen kos in my maag hou nie. Mef. Veronica glimlag wanneer sy my so sien. Ek dink sy probeer my die baba laat verloor. Ek het begin om net water uit die tuinkraan te drink, wanneer niemand kyk nie. Ek het kameras geïnstalleer wat ek met my laaste spaargeld gekoop het. Ek het bewyse nodig. 20 Februarie. Mieke is my enigste bondgenoot in hierdie huis. Sy bring vir my koekies wat sy vir haar ma wegsteek. Sy druk my vas as ek hartseer is. Ek is ook bang vir haar. Watter soort mens word deur daardie vrou grootgemaak? Vandag het ek besluit om hierdie dagboek onder haar bed weg te steek. Dis die enigste plek waar Mef Veronica nooit sal soek nie. Die laaste inskrywing was van die vorige dag. 25 Februarie. Ek weet nie hoe lank ek nog gaan uithou nie. Ek is so swak dat ek skaars kan regop staan. Ek is bang om te gaan slaap en nooit weer wakker te word nie. As iets met my gebeur, hoop ek hierdie dagboek en die opnames van die kameras bereik meneer Gideon. Hy lyk na 'n goeie man, net blind vir wat in sy eie huis gebeur. God vergewe my dat ek nie sterker was nie. Gideon het die dagboek toegemaak, sy hande bewende, sy gesig nat van trane. Mengsel van woede, skuldgevoelens en wanhoop het hom van binne verteer. Hoe kon hy so blind gewees het? Hoe het hy nie die stille lyding opgemerk wat plaasgevind het terwyl hy hele dae weg was, toegewyd aan sy besigheid nie? Hy het met vasberadenheid opgestaan. Hy moes die kameras vind wat Aletta genoem het. In Mieke se kamer het hy elke teddybeer ondersoek totdat hy 'n wit hasie gevind het met 'n klein versteekte kompartement in sy rug. Binne was 'n mikrokamera en 'n geheuekaart. In die sitkamer het hy die genoemde kunsmatige plant opgespoor, 'n pot met valsvarings op die buffetkas. Die kamera was strategies tussen die blare geplaas, byna onsigbaar. Uiteindelik, die fotorame in die gang, 'n foto van die glimlaggende gesin op 'n laaste reis na Disneyland. Wat 'n bitter ironie, het Gideon gedink. Die gelukkige gesin op die foto was 'n klug, 'n masker vir die wreedheid wat agter die skerms bestaan het. Met die 3 kameras in sy hande, het Gideon na sy studeerkamer gegaan en die toestelle aan sy rekenaar gekoppel. Die beelde was duidelik, met goeie klankgehalte. Hy het lukraak begin om na dele van die opnames te kyk. In die eerste video het hy Veronica in die kombuis gesien, alleen besig om pille met die agterkant van 'n lepel fyn te druk en die poeier met water te meng in 'n bottel wat met Aletta se naam gemerk is. Die glimlag op sy vrou se gesig terwyl sy dit gedoen het, was ontstellend, 'n mengsel van plesier en berekende boosheid. In 'n ander opname het Riaan skelmpies die bediendekamer binnegegaan, terwyl Aletta se stem gehoor kon word wat smeek dat hy moet uitgaan. "Niemand gaan jou glo nie," het hy gesê met 'n wrede lag. Derde opname het gewys hoe Veronica 'n toebroodjie uit Aletta se hande ruk en dit in die vullisstrom gooi. "Dink jy regtig jy verdien om ons kos te eet? Jy word betaal om te bedien, nie om jouself te bedien nie."
Toneel na toneel, onthulling na onthulling, het Gideon se wêreld in duie gestort. Hierdie mense, sy vrou, sy swaar, was monsters vermom as beskaafde mense. En hy in sy vervreemding het hulle toegelaat om hul wreedhede onder sy eie dak te beoefen. Toe sy selfoon lui, het Gideon amper van sy stoel af opgespring. Dit was die hospitaal. Meneer Malan. Dis Terliesel Botha hier. Die pasiënt Aletta Jacobs het 'n terugslag gehad. Ons het nodig dat u onmiddellik na die hospitaal kom, daar is belangrike besluite wat geneem moet word. Die dokter se ernstige toon het Gideon laat voel asof 'n yskoue hand sy hart toedruk. Ek is nou op pad. Hy het afgesit en onmiddellik die geluid van die voordeur wat oopgaan gehoor. Stemme in die voorportaal vir Unika en Riaan. Hulle het teruggekeer. Vir 'n oomblik het Gideon oorweeg om hulle onmiddellik te konfronteer, al sy opgekropte woede uit te laat. Maar die oproep van die hospitaal het hom laat heroorweeg. Aletta het hom nou nodig gehad. Met vinnige en stil bewegings het hy al die layers van die kameras na sy skootrekenaar gekopieer, die dagboek geneem en dit in sy aktetas geplaas. Hy het diep asem gehaal, probeer om 'n neutrale uitdrukking te behou en die trappe afgestap. Veronica was in die voorportaal besig om haar reënatjas uit te trek. Riaan was aan haar sy, die motorsleutels nog in sy hand. Toe sy Gideon sien, het Veronica se glimlag gevries. Liefie, wat maak jy so vroeg by die huis? Gideon het die gal wat in sy keel opgekom het, gesluk. Hierdie vrou, wat hy sy vrou genoem het stelselmatig 'n persoon onder haar sorg gemartel, het probeer om 'n lewe te vernietig, nee, 2 lewens, as 'n mens die baba wat Aletta gedra het, in ag neem. Ek moes vroeër terugkom. Aletta het siek geword, sy is in die hospitaal. Veronica se gesig het geen verbasing of bekommernis getoon nie, net 'n effense ongemak, soos iemand wat deur 'n klein ongerief onderbreek word. O, ek hoop dis niks ernstigs nie. Haar stem was 'n studie in onverskilligheid. Daardie meisie was nog altyd tingerig. Dis seker maar net aanstellerigheid. Riaan het stil gebly, maar Gideon het die effense bleekheid van sy gesig opgemerk. Ek moet nou terug aan hospitaal toe. Die dokter het sopas gebel. Nou. Maar ons het pas aangekom, en dis al so laat, dis 'n noodgeval, Veronica. Gideon het gesukkel om sy stem kalm te hou. Bly by Mieke. Sy slaap. Sonder om op 'n antwoord te wag, het hy die sleutels van sy eie motor geneem en by die deur uitgestap, sonder om terug te kyk. Die reën het steeds genadeloos geval, maar hy het dit skaars gevoel. Binne in sy bors het 'n nog hewiger storm gevorm, 'n storm van onherroepelike besluite wat geneem moes word sodra hy Aletta se veiligheid verseker het. Terwyl hy hospitaal toe gery het, het 'n sekerheid in sy gedagtes gekristalliseer, sy lewe soos hy dit geken het, was verby. Die ryk wat hy gebou het, die familie wat hy geglo het hy het, die geluk wat hy gedink het hy besit, alles was 'n illusie. Die ware werklikheid was in Aletta se verskrikte oë, in die desperate bladsye van haar dagboek, in die ontstellende beelde wat deur die versteekte kameras vasgevang is. En nou, met hierdie waarheid in sy hande, het hy 'n keuse gehad, om voort te gaan om die leuen te leef, of om die werklikheid in die oë te kyk, maak nie saak hoe pynlik dit was nie. Die Sandhurst privaat hospitaal was stil op daardie tyd van die nag. Slegs die af- en toegeluid van medikasiewyntjies en die konstante piep van toerusting het deur die verligte gange weerklink. Gideon het met haastige tree deur die voorportaal gestap, die aktetas stewig onder sy arm, met die bewyse wat sy lewe onderstebo gekeer het. Meneer Malan, Terliesel Botha, het hom in die gang op die 4de verdieping ingewag, haar ernstige gesig wat die erns van die situasie onthul het. Dankie dat u so vinnig gekom het. Hoe gaan dit met haar? Die dokter het beduie dat hy haar na 'n klein, privaat vergaderkamer moes volg. Sy het die deur toegemaak voordat sy geantwoord het. Die pasiënt het 'n ernstige hartaritmie gehad. Ons kon haar stabiliseer, maar haar toestand is kommerwekkend. Die langdurige ondervoeding het skade veroorsaak wat permanent kan word as ons nie vinnig optree nie. Buitendien, sy het gehuiwer en haar woorde gekies, ons monitor die swangerskap noukeurig. Daar is 'n beduidende risiko vir die fetus. Gideon het in 'n stoel weggesak, die gewig van die situasie wat sy skouers verpletter. Ek het bewyse gevind, het hy gesê, die aktetas oopgemaak en die dagboek gewys. My vrou het Aletta stelselmatig verhinder om te eet. Sy stem het gebreek, iets in haar drankies gegooi. Ter Botha se oë het gerek. Dit is uiters ernstig, meneer Malan.
Ons moet onmiddellik toksikologiese toetse doen. Daar is meer. Gideon het diep asem gehaal. My vrou se broer, wat as bestuurder vir ons gesin werk, het haar misbruik. Die baba is syne. Die dokter het haar hand na haar mond gebring, geskok. Meneer Malan, dit is ernstige misdade. Ons het 'n wetlike verpligting om dit by die owerhede aan te meld. Ek weet. En ek gaan dit persoonlik doen. Maar eers moet ek Aletta se veiligheid verseker. Die dokter het geknik en haar professionele kalmte herwin. Ek kan haar na ons maatskaplike werker verwys sodra sy by haar bewussyn is. Sy kan leiding gee oor beskermende maatreëls. Maar op die oomblik is ons prioriteit die pasiënt se fisiese gesondheid. Ek sal doen wat ook al nodig is. Koste is nie 'n probleem nie. Ek wil hê sy moet die beste moontlike behandeling ontvang. Daar is nog 'n kwessie, meneer Malan. Die dokter het haar bril reggeskuif. Die swangerskap. Gegeewe die fisiese en sielkundige traumas en met inagneming van die omstandighede kies sommige pasiënte om dit te beëindig. Gideon het 'n knop in sy keel gevoel. Dit was nie 'n besluit wat hy kon neem nie, maar hy het verstaan waarom die dokter die onderwerp aanroer. Dit is iets wat net Aletta kan besluit. My rol is om te verseker dat sy al die nodige ondersteuning het, wat ook al haar keuse is. Terbota het gelyk of sy sy antwoord goedkeur. Ek kan sien dat u opreg bekommerd is oor haar welstand. Dit is reeds 'n verligting in ag genome wat sy blykbaar deurgemaak het. Kan ek haar sien? Ja, maar sy is onder verdowing. Sy sal waarskynlik nie voor môreoggend wakker word nie. Gideon het die dokter gevolg na die kamer waar Aletta gerus het. Die gesig van haar, gekoppel aan masjiene met haar uitgeteerde en bleek gesig, het sy hart laat saamtrek. Hoe weet hy nie opgemerk hoe sy wegkwyn nie? Watter soort werkgewer, watter soort mens, was hy om dit reg onder sy neus te laat gebeur? Ek sal u 'n oomblik alleen laat, het die dokter gesê en diskreet uitgegaan. Alleen met Aletta het Gideon 'n stoel nader getrek en langs die bed gaan sit. Hy het haar brose hand tussen syne geneem. Vergewe my, Aletta. Sy stem was net 'n fluistering. Ek sweer ek sal dit regmaak. Die verantwoordelike sal betaal vir wat hulle gedoen het. Jy en jou baba sal veilig wees, ek beloof. Hy het nie geweet of sy hom kon hoor nie, maar hy moes daardie woorde sê, daardie verbintenis hardop maak. Hy het daar gesit, oor haar gewaak, totdat 'n verpleegster hom vriendelik voorgestel het om te gaan rus. Die nag gaan lank wees, meneer. Ons het u kontakbesonderhede en sal bel as daar enige verandering is. Gideon het geknik, uitgeput. Toe hy die hospitaal verlaat, het hy op sy horlosie gesien dat dit al na middernag was. Hy kon nie terug aan huis toe nie, nie nou nie. Hy sou nie na Veronica kon kyk sonder om alles te openbaar wat hy weet nie, en hy moes strategies wees. Aletta se veiligheid en die van sy eie dogter het daarvan afgehang. Hy het na die Michelangelo Hotel gery, 'n paar blokke daarvandaan. Hy het 'n plek nodig gehad om te dink, sy volgende stappe te beplan. Nadat hy ingeboek het, het hy na sy kamer gegaan en onmiddellik sy persoonlike prokureur gebel. Anton, jammer om so laat te bel. Dis 'n noodgeval. Aan die ander kant van die lyn het die slaperige stem vinnig wakker geword toe Gideon die situasie in algemene terme verduidelik het. My genade, Gideon. Dis verskriklik. Kom môreoggend 7 uur na my kantoor. Ek sal 'n spesialis in strafreg vra om by ons aan te sluit. Nadat hy afgesit het, het Gideon probeer gaan lê, maar die slaap wou nie kom nie. Elke keer as hy sy oë toemaak, sien hy Aletta se uitgeteerde gesig, hoor hy Mieke se kinderlike stem smeek, Tannie, moenie weggaan nie. En dan die beeld van Veronica, sy vrou, wat glimlag terwyl sy die water wat Aletta sou drink, besmet. Wie was hierdie vrou met wie hy getrou het? Hoe het hy nie die wreedheid opgemerk wat agter daardie pragtige gesig geskuil het nie? Die gedagte het hom ure lank verteer, totdat hy uiteindelik, naby dagbreek, in 'n onrustige slaap geval het. Om 6:00 die oggend het sy selfoon gelei en hom skielik wakker gemaak. Dit was die hospitaal. Meneer Malan. Die pasiënt Aletta Jacobs is wakker en vra om u te sien. Gideon het met 'n sprong opgestaan, sy hart wat vinnig klop. Sê vir haar ek is op pad. Binne 20 minute, na 'n vinnige stort, was hy terug by die hospitaal. Aletta het in die bed gesit, steeds sigbaar swak, maar haar oë het 'n ander glans gehad, 'n sprankie hoop wat nie die vorige dag daar was nie.
Meneer Gideon, haar stem was fermer, hoewel steeds skor. Het u dit gevind? Ja, Aletta. Hy het haar hand saggies geneem. Ek het die dagboek gevind. Ek het die opnames van die kameras gesien. Ek weet alles. Haar oë het met trane gevul. Ek wou nie vir u probleme veroorsaak nie. Ek sweer ek het probeer uithou, maar nee, Aletta. Gideon het haar onderbreek, sy stem vol emosie. Dit is ek wat om verskoning moet vra. Ek moes besef het wat in my eie huis gebeur. Wat Veronica en Riaan gedoen het, hy het gesluk, is onvergeeflik. En ek sal seker maak hulle betaal daarvoor. Aletta het haar blik laat sak. Niemand sal my glo nie. Ek is net die huishulp, maar ons het bewyse. Gideon het haar hand liggies gedruk. Die dagboek, die opnames. En ek glo jou, Aletta. Ek sal by elke stap van hierdie proses aan jou sy wees. Sy het haar blik opgelig, verbaas. Gaan my nie wegstuur nie. Die vraag het Gideon se hart gebreek. Selfs na alles was sy steeds bang om haar werk te verloor, om sonder hulpbronne te wees. Aletta, jy sal nooit weer oor geld of werk hoef te bekommer nie. Ek sal seker maak jy het alles wat jy nodig het, mediese behandeling, 'n veilige plek om te woon, regsbystand. En ek wil hê jy moet weet, jy sal altyd welkom wees in Mieke se lewe. Sy is lief vir jou soos familie. Die trane het nou vrylik oor die jong vrou se gesig gestroom. Mieke is sy okay? Ja. Sy is bekommerd oor jou. Sy wil haar tannie Aletta terug hê. 'n Snik het uit Aletta se lippe ontsnap. Ek is bekommerd oor haar. Die vrou sy is nie 'n goeie ma nie, meneer Gideon. Sy skree op die dogtertjie as u nie daar is nie, sy noem haar dom, as sy iets mors. Ek het probeer om haar soveel as moontlik te beskerm. Nog 'n onthulling wat soos 'n weerligstraal op Gideon geval het. Nie net Aletta nie, maar sy eie dogter was ook 'n slagoffer van Veronica se wreedheid. Die dringendheid om op te tree het eksponensieel toegeneem. Ek gaan Mieke vandag nog uit daardie huis haal. En jy, Aletta, gaan in die hospitaal bly totdat jy heeltemal herstel het. Daarna het ek 'n woonstel in Morningside wat vir buitelandse bestuurders van die maatskappy gereserveer was. Jy kan daar bly so lank as wat jy nodig het. Sy het haar kop geskit, steeds ongelowig oor die skielike verandering in haar situasie. En die baba? Het sy gevra en instinktief haar hand oor haar nog plat maag geplaas. Gideon het gehuiwer en sy woorde versigtig gekies. Die besluit oor die baba is uitsluitlik joune, Aletta. Wat ook al jou keuse is, ek sal dit ondersteun. As jy besluit om met die swangerskap voort te gaan, waarborg ek dat niks vir jou en die kind sal ontbreek nie. Voorgeboortesorg, behoorlike voeding, alles? As jy besluit om dit te beëindig, hy het diep asem gehaal, sal ek dit ook verstaan en al die nodige koste dek. Die belangrikste is dat dit jou besluit is, en net joune. Haar oë, so gewoond daaraan om wreedheid te sien, het nou 'n verwarring weerspieël teenoor die onverwagte vriendelikheid. Ek wil hierdie baba hê, meneer Gideon. Ten spyte van alles. Dit is nie sy skuld hoe hy verwek is nie. Gideon het geknik en haar besluit gerespekteer. Dan sal ons alles doen om te verseker dat jy van nou af 'n gesonde swangerskap het. Die dokters is reeds bewus van die situasie. 'n Verpleegster het die kamer binnegekom en ingelig dat dit tyd was vir Aletta se ondersoeke. Gideon het gegroet, beloof om later terug te kom, en na sy volgende bestemming vertrek, die prokureurskantoor. Die kommersiële gebou op Santonreilaan was nog gedeeltelik leeg toe hy kort na 7 die oggend daar aankom. Anton Krugger, sy prokureur vir meer as 'n dekade, het hom in die voorportaal ingewag, saam met 'n vrou van ongeveer 50, met 'n ernstige uitdrukking en ferm postuur. Gideon, dit is Dr. Clarissa Fourie, spesialis in strafreg. Ek het gedink ons sou haar kundigheid nodig hê. Die drie het na 'n vergaderkamer gegaan. Daar het Gideon alles wat hy die afgelope 24 uur ontdek het, in detail uiteengesit, die dagboek en 'n paar geselekteerde dele van die opnames gewys. Die prokureurs het met toenemend ernstige uitdrukkings geluister. Dit is uiters ernstig, Gideon, het Anton gesê toe hy klaar was. Ons praat van veelvuldige misdade, poging tot vergiftiging, sielkundige marteling, seksuele misbruik. Clarissa het geknik en aantekeninge in haar notaboek gemaak. Die materiaal wat jy het, is oortuigende bewyse. Veral die opnames is baie duidelik. Die dagboek op sy eie sou net as 'n persoonlike verslag beskou word, maar met die ondersteuning van die beelde,
word dit 'n belangrike deel van die bewysstukke. Wat moet ek nou doen? Het Gideon angstig gevra. Eerstens, verseker die slagoffer se veiligheid, wat jy reeds doen, het Clarissa geantwoord. Tweedens, lê 'n formele klagte. Derdens, doen aansoek om 'n dringende beskermingsbevel om te verhoed dat jou vrou en swaar enige kontak met die slagoffer probeer maak. Terselfdertyd sal ons die egskeidingsproses begin, met 'n aansoek om alleenvoogty oor jou dogter. Anton het bygevoeg. Ek beveel sterk aan dat jy nie terug gaan huis toe nie, Gideon. Vanaf die oomblik dat ons die klagte formaliseer, sal jou vrou in kennis gestel word, en die situasie kan onstabiel word. Ons sal reël dat jy Mieke en jou noodsaaklike besittings met polisiebegeleiding kan gaan haal. Die plan was noukeurig en nodig, maar die realiteit van die situasie was steeds oorweldigend vir Gideon. Binne 'n paar uur sou sy huwelik, sy familie, die lewe wat hy gebou het, alles onherroepelik verander word. En tog het hy geweet dit was die enigste moontlike pad. Doen wat nodig is. Ek wil hê dit moet so vinnig as moontlik opgelos word, ter wille van Aletta en my dogter. Clarissa het hom in die oë gekyk, haar toon ferm, maar deernisvol. Gideon, ek het nodig dat jy verstaan, dit gaan nie vinnig of maklik wees nie. Jou vrou sal waarskynlik met hand en tand veg. Sy sal alles ontken, dalk probeer om jou te belaster, sê dat jy 'n verhouding met die huishulp het, sy het beduie en moontlike taktieke aangedui. Die regstelsel is stadig. Selfs met al hierdie bewyse, kan dit maande, dalk jare neem, tot 'n finale skuldigbevinding. Gideon het geknik, vasberade. Maak nie saak hoe lank dit neem nie. Ek sal nie opgee nie. Die drie het die kantoor verlaat met 'n vasgestelde aksieplan. Die eerste stop sou die polisiestasie wees wat spesialiseer in misdade teen vroue, waar Gideon die bewyse sou voorlê en die klagte formeel sou registreer. Daarna, met die saakdossier in die hand, sou hulle die regter om 'n dringende beskermingsbevel en 'n magtiging vra om Mieke met polisiebegeleiding uit die huis te verwyder. Op pad na die polisiestasie het Gideon 'n oproep van Veronica ontvang. Hy het die skerm van sy selfoon vir Clarissa gewys, wat beduie het dat hy moes antwoord en dit op luidspreker moes sit. Gideon, waar is jy? Veronica se stem het geïrriteerd geklink met 'n oppervlakkige laag van bekommernis. Jy het nie gisteraand huis toe gekom nie. Mieke vra na haar pa. Wat gaan aan? Gideon het die prokureur se stil leiding gevolg en sy antwoord vaag gehou. Ek was by die hospitaal saam met Aletta. Dit gaan baie sleg met haar. My genade, Gideon, sy's net 'n huishulp. Jy verwaarloos jou familie vir 'n werknemer. Die minagting in haar stem was tasbaar en het alles bevestig wat Gideon ontdek het. Hoe kon hy so blind gewees het? Ek sal oor 'n paar uur by die huis wees om Mieke te kom haal, het hy geantwoord en sy stem neutraal gehou. Haal? Waarheen? Ons het sosiale verpligtinge vanaand, het jy vergeet? Die ete by die Monteiro se huis, Veronica, ek moet nou afsit. Ons sal praat wanneer ek daar kom. Hy het die oproep beëindig voordat sy kon protesteer. Hy het na Clarissa gekyk, wat goedkeurend geknik het. Baie goed. Jy het nie jou planne verklap nie, jy het nie gekonfronteer nie. Dit is deurslaggewend op hierdie oomblik. Toe hulle by die polisiestasie aankom, is hulle ontvang deur kaptein Ronel Pinaar, 'n middeljarige vrou met deurdringende oë wat gelyk het of hulle leuns onmiddellik kon opspoor. Gideon het sy storie herhaal, nou met 'n vlotheid wat uit oefening gekom het, terwyl Clarissa die noukeurig georganiseerde bewyse voorgelê het. Die kaptein het stil na 'n paar dele van die video's gekyk, haar uitdrukking wat met elke nuwe toneel verhard het. In 20 jaar se polisiewerk verbaas menslike wreedheid my steeds, het sy uiteindelik gesê. Veral wanneer dit vermom is as beskaafdheid in luukse huise, gepleeg deur mense van 'n goeie families. Sy het die prosedures begin vir die formele registrasie van die saak en die aansoek om die beskermingsbevel. Ons sal die slagoffer se getuienis nodig hê sodra sy in staat is daartoe. En dit sal belangrik wees om 'n mediese verslag te hê wat haar gesondheidstoestand uiteensit, veral as daar aanduidings van vergiftiging is. Terliesel Botha van die Sandhurst Privaat Hospitaal is bewus van die situasie en het reeds toksikologiese toetse beveel, het Gideon ingelig. Uitstekend. Die kaptein het nog 'n paar aantekeninge gemaak. Meneer Malan, vanaf hierdie oomblik is u vrou en haar swaar amptelik verdagtes in ernstige misdade. Ons sal hulle nog vandag vir ondervraging dagvaar. Wat die verwydering van u dogter uit die huis betref, sal ek 'n span versoek om u te vergesel sodra ons die hofbevel het,
wat binne die volgende paar uur behoort te gebeur. Terwyl die formele prosedures afgehandel is, het Gideon die gewig van die slapelose nag en die verwoestende onthullings gevoel. Maar daar was ook 'n vreemde gevoel van verligting. Die waarheid, hoe pynlik ook al, was besig om aan die lig te kom. En daarmee saam, die kans op geregtigheid vir Aletta en beskerming vir Mieke. Toe hulle die polisiestasie verlaat, was die son al hoog in die Johannesburgse hemel. Nuwe dag het begin en daarmee saam, nuwe fase in die lewens van almal wat by hierdie donker storie betrokke was. Gideon het na die blou lig opgekyk en diep asem gehaal. Die pad sou moeilik wees, maar vir die eerste keer in 'n lang tyd, het hy gevoel hy doen presies wat hy moet doen. Kom ons gaan haal jou dogter, het Clarissa gesê en haar hand op sy skouer geplaas. Is jy gereed? Gideon het geknik. Hy was meer as gereed. Hy was vasberade. Die polisievoertuig het diskrete halwe blok van die herehuis in Sandhurst afparkeer. Gideon het in sy eie motor gewag, vergesel deur de Clarissa, terwyl kaptein Ronel Pinaar en 2 polisiebeamptes nader gekom het. Die regter het, in 'n dringende hoedanigheid, beide die beskermingsbevel ten gunste van Aletta en die magtiging vir die verwydering van Mieke uit die woning uitgereik. Meneer Malan, het die kaptein gesê en nader aan die voertuig se venster gekom, ons is gereed. Onthou wat ons ooreengekom het, die doel is om die kind en haar noodsaaklike besitting sonder konfrontasie te verwyder. As die vrou aggressief raak of probeer inmeng, laat ons die situasie hanteer. Gideon het geknik, sy hart wat teen sy ribbes hamer. Die idee om Veronica te konfronteer, met die wete van alles wat hy nou geweet het sy maag laat draai. Maar hy moes sterk wees vir Mieke, vir Aletta. Die groep het na die hek van die herehuis gestap. Gideon het die sekuriteitskode met bewende vingers ingesleutel. Die onberispelike tuin met sy perfek gesnoeide roosbosse en die marmerfontein in die middel het nou soos 'n wrede ironie gelyk, uiterlike skoonheid wat die innerlike verrotting verberg. Voordat hulle die voordeur kon bereik, het dit skielik oopgegaan. Veronica het verskyn, onberispelik geklee soos altyd, in 'n donkerblou syrok wat met haar ligte vel gekontrasteer het. Haar oë het gerek toe sy die polisiebeampte sien, en toe vernou toe sy op Gideon fokus. Wat beteken dit? Het sy gevra, haar stem beheers, maar met 'n onderliggende bewing van woede. Die kaptein het 'n tree vorentoe gegee en die amptelike dokumente aangebied. Mevrou Veronica Malan, ek is kaptein Ronel Pinaar. Ons is hier met 'n hofbevel om die minderjarige Mieke Malan en haar persoonlike besittings uit die woning te verwyder. Meneer Gideon Malan het tydelike voogty oor die kind tot die toesig verhoor. Veronica se gesig het bleek geword en toe rooi gevlek. Dis absurd. Sy het na Gideon gedraai, haar oë wat vonk. Wat doen jy? Het jy mal geword? Mevrou, het die kaptein onderbreek, ek het ook hier 'n beskermingsbevel ten gunste van Aletta Jacobs, wat u of u broer, Riaan Alvis, verbied om binne 300 meter van haar te kom of enige vorm van kontak te probeer maak. Aletta? Die huishulp. Veronica se gesig het in 'n masker van minagting vertrek. Waarvan praat julle? Die kaptein het haar stem professioneel, maar ferm gehou. U word ondersoek vir ernstige aanklagte, insluitend poging tot vergiftiging, mishandeling en ander vorme van misbruik. U broer word ook vir seksuele misbruik ondersoek. U sal albei die geleentheid kry om getuienis te lewer en uself te verdedig, maar op die oomblik is ons prioriteit die veiligheid van die minderjarige. Veronica het effens gestruikel en teen die deurkosyn geleun. Vir 'n oomblik het dit gelyk of sy gaan ineenstort. Toe het haar oog Gideon se gevind, en hy het iets gesien wat hy nog nooit voorheen opgemerk het nie, 'n berekende, byna roofsigtige koudheid. Dit was sy, was dit nie? Het sy gesis. Daardie leenaar van 'n huishulp het vir jou stories vertel, en jy, idioot soos altyd, het dit geglo. Of is daar iets meer? Slaap jy by haar, Gideon? Is dit wat dit is? Veronica, ek gaan dit nie nou bespreek nie, het hy geantwoord en sy stem ferm gehou. Waar is Mieke? Sy het 'n tree eenkant toe gegee en die ingang geblokkeer. My dogter gaan nêrens heen nie. Ek gaan nou my prokureur bel. Dis ontvoering. Een van die polisiebeamptes het 'n tree vorentoe gegee, sy hand op sy holster as 'n waarskuwing. Mevrou, ons het 'n hofbevel. Om die uitvoering daarvan te belemmer, kan tot u onmiddellike arrestasie lei. Op daardie oomblik het 'n kinderlike stemmetjie uit die huis geklink. Papa.
Mieke het in die voorportaal verskyn, in 'n pink rokkie, haar bruin hare in skewe poniesterte vasgemaak. Toe sy Gideon sien, het haar oogies opgehelder, en sy het in sy rigting gehardloop en by Veronica verbygespring. Papa, jy is terug. Is Tannie Aletta beter? Gideon het neergekniel en sy arms oopgemaak om sy dogter te ontvang. Prinses. Hy het haar styf vasgedruk en die reuk van kindershampoo ingeasem. Tannie Aletta word beter, ja, maar sy moet nog 'n paar dae in die hospitaal bly. Mieke het 'n pruilmondjie gemaak, maar het gou opgewonde geraak. Kan ons vir haar blomme vat? En tekeninge? Ek het 'n tekening gemaak van haar en my in die park. Natuurlik kan ons, my liefie. Gideon het geglimlag ten spyte van die knop in sy keel. Maar nou gaan jy en pappa op 'n klein reis. 'n Avontuur. Ons gaan 'n paar van jou gunsteling klere en speelgoed vat, okay? Die dogtertjie het hande geklap, opgewonde oor die idee van 'n avontuur. Veronica het egter vorentoe beweeg en probeer om Mieke terug te trek. Sy gaan nêrens heen nie. Het sy geskree, haar fasade van beheer heeltemal verlate. Dit was genoeg vir die kaptein. Met 'n gebaar het sy aangedui dat die polisiebeamptes moes ingryp. Mevrou Malan beweeg nou weg van die kind af. Veronica het gehuiwer, haar blik wild. Vir 'n oomblik het Gideon gevrees sy sou iets drasties doen. Maar teenoor die polisieowerheid het sy teruggedeins, bewende van woede. Mieke, my skat, het Gideon gesê en sy stem kalm gehou om nie sy dogter bang te maak nie. Wys vir pappa waar jou gunsteling goed is sodat ons dit kan saamvat, ja. Terwyl hy met sy dogter die trappe opgestap het, het hy Veronica op die grondvloer hoor skree, afwisselend tussen wettige dreigemente en hysteriese beskuldigings. Die kaptein het gelyk of sy die situasie met professionele doeltreffendheid hanteer. In Mieke se pinkkamer het Gideon haar gehelp om klere, boeke, speelgoed en haar onafskeidbare Hasie teddybeer te kies. Terwyl die dogtertjie gekies het watter poppe om saam te neem, het hy die kinderkamer met nuwe oë bekyk. Dit was 'n pragtige ruimte, maar dit het meer soos 'n toneel uit 'n dekortydskrif gelyk as 'n omgewing waar 'n kind werklik geleef en gespeel het. Daar was geen tekeninge teen die mure nie, geen speelgoed wat rond lê nie, die soort kreatiewe chaos wat gewoonlik met die kinderjare gepaard gaan. Papa, is mamma kwaad? Het Mieke skielik gevra, haar stemmetjie klein en bekommerd. Gideon het weer neergekniel op haar ooghoogte. Mamma is nou ontsteld, ja. Maar dis nie jou skuld nie, verstaan jy? Nooit, ooit jou skuld nie. Die dogtertjie het geknik, maar haar oë het 'n begrip geopenbaar wat ouer as haar 3 jaar was, die begrip van 'n kind wat reeds geleer het om op eiers te loop, om buitensporige reaksies te vrees. Gaan Tannie Aletta saam met ons op ons avontuur woon? Die onskuldige vraag het Gideon amper gebreek. Die band tussen sy dogter en Aletta was duidelik dieper en meer betekenisvol as enige band wat Mieke met haar eie ma gehad het. Wanneer sy uit die hospitaal kom en beter is, sal ons daaroor praat, okay. Kom ons maak nou klaar met jou goedjies pak. 20 minute later, met 2 vol tasse, het hulle die trappe afgestap. Die toneel op die grondvloer het verander, Riaan was nou teenwoordig, blykbaar aangekom terwyl hulle besig was om te pak. Hy het gespanne ingedruk gelyk, en het 'n afstand van die polisiebeamptes gehou. Veronica het steeds geprotesteer, maar nou oor die telefoon, vermoedelik met haar prokureur. Toe hy sy swaar sien, het Gideon 'n golf van woede so intens gevoel dat hy al sy selfbeheersing nodig gehad het om nie op die man af te storm nie. Dit was die roofdier wat Aletta misbruik het, wat haar gedreig het, wat haar teen haar wil swanger gemaak het. Hy het diep asem gehaal en homself aan Mieke se teenwoordigheid herinner. Die kaptein het die spanning opgemerk en haarself vinnig tussen Gideon en Riaan geplaas. Meneer Malan, ek stel voor u neem u dogter nou na die motor. Ons sal verseker dat u sonder probleme vertrek. Gideon het geknik, dankbaar vir die ingryping. Hy het Mieke met een arm opgetel en een van die tasse met die ander vasgehou. Een van die polisiebeamptes het vorentoe gekom om die tweede tas te dra. Toe hulle by die deur verbygaan, het Veronica die telefoon neergegooi en in sy rigting gehardloop. Jy gaan spyt wees hieroor, Gideon. Het sy geskree, haar gesig vertrek. Ek sal jou vernietig. Ek sal vir almal vertel dat jy 'n verhouding met daardie straatvrou het. Niemand sal jou glo nie. Gideon het gevoel hoe Mieke in sy arms krimp, bang vir haar ma se geskree. Hy het haar stywer teen sy bors gedruk en haar beskerm. Veronica, dink aan ons dogter, het hy gesê, sy stem laag maar ferm.
Moenie dit voor haar doen nie. Vir 'n oomblik het iets in die vrou se oë gewankel, miskien 'n flits van moederlike bewussyn. Maar dit het so vinnig verbygegaan as wat dit gekom het. Jy gaan nie hiermee wegkom nie, het sy gesê, nou in 'n beheerste, byna fluisterende toon. Ek weet dinge van jou wat alles wat jy gebou het, kan verwoes. Moenie my onderskat nie. Die bedekte dreigement het in die lug tussen hulle gehang. Gideon het dit geïgnoreer en met Mieke vorentoe beweeg. Die pad na die motor het eindeloos gelyk. Toe hy uiteindelik sy dogter op die agtersitplek gevestig het, het Gideon gevoel asof hy 'n marathon gehardloop het. Clarissa, wat in die voertuig gewag het, het gehelp om die dogtertjie se veiligheidsgordel vas te maak. Hallo Mieke, het die prokureur met 'n sagte glimlag gesê. My naam is Clarissa. Ek is 'n vriendin van jou pappa. Hallo, het die dogtertjie skaam geantwoord, nog steeds geskit deur die toneel wat sy aanskou het. Die kaptein het nader aan die motor se venster gekom. Is almal oukei? Gideon het geknik, nie in staat om te praat nie. Ons sal julle na julle bestemming begelei, net vir die wis en die onwis. Die swaar lyk nogal opgewonde en ons wil geen verrassings hê nie. Dankie, kaptein. Terwyl die motor weggery het van die herehuis wat hy eens sy tuiste genoem het, het Gideon in die terspieël gekyk. Veronica en Riaan het by die ingang gestaan en sy vertrek dopgehou. Selfs op 'n afstand was hul woede tasbaar. 'n Rilling het deur sy ruggraat geloop. Die stryd het pas begin. Waarheen gaan ons, pappa? Het Mieke gevra en haar hasie teen haar bors vasgedruk. Na 'n nuwe, veilige plek, prinses. Baie oulike woonstel naby Emarentia Dam. Jy gaan mal wees daaroor. Eintlik was die onmiddellike bestemming die Santonsin Hotel. Gideon het 'n syte per telefoon bespreek terwyl hulle op die hofbevel gewag het. Hulle sou 'n paar dae daar bly, totdat hy die woonstel in Morningside behoorlik kon voorberei, dieselfde een wat hy aan Aletta genoem het, groot genoeg om pa en dogter gemaklik te huisves, met 'n ekstra kamer wat vir besoekers kon dien of miskien in die toekoms vir Aletta, as sy so sou wou. Nadat hy in die hotel gevestig het, het Gideon die hospitaal gebel. Aletta het die afgelope paar uur aansienlik verbeter en vir die eerste keer in weke behoorlik geëet. Die voorlopige toksikologiese toetse het spore van medikasie vir bloeddruk in haar bloed opgespoor, presies soos sy in haar dagboek beskryf het. Ons het konkrete bewyse van vergiftiging, meneer Malan het de Botta ingelig. Dit versterk die strafsaak aansienlik. En die baba? Die eerste evaluasies is belovend. Die fetus lyk weerstandig, ten spyte van die ongunstige omstandighede. Maar ons monitor dit natuurlik noukeurig. Nadat hy afgesit het, het Gideon 'n rukkie met Mieke gespeel en probeer om 'n atmosfeer van normaliteit te handhaaf ten spyte van die buitengewone situasie. Die dogtertjie, aanpasbaar soos kinders gewoonlik is, was gou besig om die luukse syte te verken, veral gefassineer deur die borrelbad. Die aand, nadat hy sy dogter in die bed gesit het, het Gideon uiteindelik 'n oomblik gehad om alles te verwerk wat die afgelope 48 uur gebeur het. Sy lewe is heeltemal omgekeer. Die huwelik wat hy geglo het solied was, alhoewel nie altyd passievol nie, het gebleik 'n fasade te wees vir ondenkbare wreedheid. Die vrou wat hy gerespekteer het, indien nie diep liefgehad het nie, het haarself in staat getoon tot berekende gruweldade. Sy foon het nie opgehou vibreer met boodskappe en oproepe van Veronica nie, wat hy stelselmatig geïgnoreer het, volgens die prokureur se leiding. 'n Paar uur nadat hulle by die hotel aangekom het, het boodskappe van gemeenskaplike vriende en kennisse begin inkom. Blykbaar het Veronica reeds haar lasterveldtog begin en die storie versprei dat Gideon 'n verhouding met die huishulp gehad het en die gesin verlaat het. Uitgeput, maar nie in staat om te slaap nie, het Gideon vir homself 'n whisky uit die minibar geskink en na die panoramiese venster gestap. Die stad Johannesburg het voor hom uitgestrek, 'n see van polsende ligte. Iewers daaronder was die hospitaal waar Aletta geveg het om haar gesondheid te herwin. Op 'n ander punt, die herehuis in Sandhurst waar hy jare van illusoriese geluk geleef het. En iewers anderkant die sigbare horison was sy restaurante, die ryk wat hy met soveel moeite gebou het, 'n ryk wat nou so onbeduidend gelyk het teenoor die omvang van die menslike tragedie wat onder sy eie dak afgespeel het. Sy foon het weer gelei. Hy het die nommer nagegaan, dit was nie Veronica nie, maar Anton, sy prokureur. Gideon, ons het 'n probleem. Ek het pas 'n kennisgewing ontvang. Veronica het 'n teenhuis ingedien, waarin sy ouer vervreemding en ontvoering van 'n minderjarige beweer.
Sy vra ook vir 'n beperkingsbevel teen jou en beweer jy het haar gedreig. Gideon het amper sy glas laat val. Dis belaglik. Ek het haar nooit gedreig nie. Ons weet dit, maar sy speel harde speletjies. Sy het 'n aggressiewe prokureur gekry, Marius Teron, bekend vir twyfelagtige taktiek. Hulle probeer die narratief beheer, jou in die skurk van die storie verander. En die bewyse wat ons het. Die dagboek, die opnames, dit is steeds ons grootste voordeel. Maar maak jou gereed, hulle gaan probeer om Aletta op elke moontlike manier te diskrediteer. Hulle gaan beweer sy het die kameras met kwaadwillige bedoelings geplant, dat sy die dagboek vervals het, dat sy stories opmaak om wraak te neem omdat sy afgedank is, maar sy is nie afgedank nie. Hulle bou 'n alternatiewe weergawe van die feite, Gideon. En erger nog, Veronica het begin om onderhoude aan Ponykoerante te gee. Die storie lek uit na die pers, die vloer het gelyk of dit onder Gideon se voete ineenstort. Die idee om Aletta, reeds so kwesbaar, aan die genadeloose ondersoek van die media bloot te stel, was verskriklik. Hoe beskerm ons Aletta hiervan? Ek het 'n sekuriteitsspan vir die hospitaal gehuur. Niemand wat nie gemagtig is nie, sal haar kan sien. Wat die openbare narratief betref, miskien is dit tyd om 'n meer proaktiewe strategie te oorweeg. Wat stel jy voor? 'n Eksklusiewe onderhoud met 'n gerespekteerde joernalis. Vertel jou weergawe van die feite, wys van die bewyse, met Aletta se gesig versteek, natuurlik. Vestig jou as die beskermer, nie as die skurk nie. Gideon het gehuiwer. Die idee om besonderhede van iets so intiem en pynlik bloot te stel, het hom diep gepla. Maar as Veronica vasbeslote was om sy reputasie te vernietig en, by uitbreiding, Aletta se geloofwaardigheid te ondermyn, ek moet hieroor dink, Anton. En met Aletta konsulteer. Ek sal niks sonder haar toestemming doen nie. Verstaanbaar. Maar moenie te lank wag nie. In narratiewe oorloë het die een wat eerste aanval gewoonlik die voordeel. Nadat hy afgesit het, het Gideon gaan kyk hoe Mieke slaap. Die dogtertjie was in 'n fetale posisie opgekrul, haar hasie teddybeer vasgedruk, dieselfde posisie waarin sy gewoonlik by die huis geslaap het. Ten minste het dit nie verander nie. Hy het op die rand van die bed gaan sit en na sy dogter se rustige gesiggie gekyk. Hoe verduidelik 'n mens aan 'n 3-jarige kind dat haar ma nie die persoon is wat sy voorgee om te wees nie? Hoe beskerm 'n mens haar teen die gruwels wat voorlê, die hofgevegte, die media blootstelling, die onvermydelike traumas? Hy het saggies oor die dogtertjie se hare gestreel en 'n stille belofte gemaak. Maak nie saak wat Veronica probeer nie, maak nie saak hoe vuil die stryd word nie, hy sou beide Mieke en Aletta met elke vesel van sy wese beskerm. Nie uit skuldgevoel of verpligting nie, maar omdat dit die regte ding was om te doen. Die eerste sonstraal van die oggend het Gideon nog wakker gevind, besig om die aanbreek van 'n nuwe dag en 'n nuwe lewe te oordink, 'n lewe wat hy nooit vir homself voorgestel het nie, maar wat hy nou met onwrikbare vasberadenheid omhels het. Die waarheid is geopenbaar en daar was geen terugkeer nie. Al wat oorgebly het, was om vorentoe te beweeg en elke struikelblok te trotseer met die moed wat Aletta getoon het, toe sy haar misbruik gedokumenteer het, toe sy vir haar lewe en die lewe van die baba wat sy gedra het, geveg het. Te midde van die onstuimigheid het 'n sekerheid na vore gekom, uit die as van hierdie tragedie kon 'n nuwe familie gebore word, onkonvensioneel, miskien, maar gegrond op respek, beskerming en, wie weet, met verloop van tyd, selfs op ware liefde. 3 weke het verloop sedert die dramatiese verwydering van Mieke uit die herehuis in Sandhurst. Tyd wat voorheen in 'n voorspelbare ritme vir Gideon gevloei het nou gelyktydig versnel en opgeskort gevoel, asof hy in 2 parallelle dimensies geleef het. Die frenetiese dringendheid van die regsprosedures in kontras met die geduldige heropbou van 'n nuwe roetine vir sy dogter. Die woonstel in Morningside, voorheen bedoel vir buitelandse bestuurders, het in 'n gesellige tuiste verander. Gideon het 'n binneversierder gehuur om 'n betowerende kamer vir Mieke te skep, met mure in sagte skakerings van pers en geel, 'n bed in die vorm van 'n kasteeltjie, en, die belangrikste, oorgenoeg ruimte vir haar om werklik 'n kind te wees. Esels ververf, lae boekrakke met boeke binne haar bereik, opvoedkundige speelgoed versprei in kleurvolle mandjies. Op daardie Saterdagoggend, terwyl hy pannekoek vir ontbyt voorberei het, 'n nuwe vaardigheid wat hy besig was om te ontwikkel, met toenemend minder rampspoedige resultate, het Gideon Mieke in die sitkamer dopgehou, gekonsentreer op die bou van 'n reuse legkaart. Die dogtertjie se aanpassing by die nuwe lewe het hom daagliks verras. Ja, daar was oomblikke van verwarring, vra oor wanneer hulle sou teruggaan na die groot huis, waarom mamma nie by hulle was nie.
Maar oor die algemeen het sy gelyk of sy in die nuwe omgewing floreer, meer spraaksaam, meer lachend, meer vry. Papa, wanneer kom tannie Aletta? Het sy gevra sonder om haar oë van die verspreide stukke op die vloer af te haal. Vanmiddag, prinses. Onthou jy ons het gister daaroor gepraat. Aletta is 'n week gelede uit die hospitaal ontslaan. Die dokters het daarin geslaag om die toestand van ondervoeding en dehydrasie om te keer en beide sy en die baba was nou buite gevaar. Volgens die vasgestelde plan het Gideon haar in 'n ander woonstel van hom gevestig, kleiner, maar ewe gemaklik, net 2 blokke verder. 'n Verpleegster het gedurende die dag by haar gebly om haar volle herstel te verseker, terwyl 'n diskrete sekuriteitsspan die gebou 24 uur per dag gemonitor het, nodige voorsorgmaatreëls, in ag genome die bedekte dreigemente wat steeds na vore gekom het. Dit sou Aletta se eerste besoek aan die woonstel wees, die eerste keer dat sy Mieke sedert die voorval sou sien. Gideon het 'n byna tieneragtige angs in homself opgemerk by die vooruitsig van die ontmoeting. Hy het byna daagliks per telefoon met haar gepraat, haar 'n paar keer in die hospitaal besoek, maar altyd in formele mediese of regskontekste. Die interkom het gelei en sy gedagtes onderbreek. Meneer Malan. Dr. Anton Krüger by ontvangs. U kan hom maar laat opkom, asseblief. 'n Paar minute later het sy prokureur die woonstel binnegekom met 'n leer vol dokumente. Mieke het gehardloop om hom te omhels. Die afgelope paar weke het Anton 'n konstante teenwoordigheid in hul lewens geword, en die dogtertjie was mal oor hom, veral nadat hy eendag met 'n vingerverfstel opgedaag het wat 'n groot sukses was. Oom Anton, kom kyk my legkaart. Ek het al die rande gedoen. Indrukwekkend, juffrou Mieke, het hy met opregte entoesiasme uitgeroep. Binnekort sal jy sake soos 'n speurder oplos. Terwyl die dogtertjie hom aan die hand getrek het om haar vordering te wys, het Gideon teruggekeer na die kombuis om die ontbyt af te handel. Wil jy pannekoek hê, Anton? Ek word goed hiermee. In ag genome dat dit verlede week meer soos verbrande rubber gelyk het, is enige vordering welkom, het die prokureur gelag. Maar ek het eintlik gekom om jou op hoogte te bring van die onlangse ontwikkelinge. Gideon het geknik en 2 pannekoeke op 'n bord vir Mieke gesit. Mieke, my skat, jou pannekoek is gereed. Hoekom eet jy nie terwyl jy 'n bietjie tekenprente kyk nie? Papa moet met oom Anton praat. Die dogtertjie het vrolik ingestem en haarself op die bank met haar bord en die afstandbeheerder gevestig. Sodra sy besig was, het die 2 mans aan die kombuistafel gaan sit, ver genoeg om privaat te praat. So, wat is die nuus? Het Gideon gevra en vir albei koffie geskink. Anton het sy leer oopgemaak en 'n stapel georganiseerde dokumente onthul. Mengsel van goeie en slegte nuus. Waar begin ek? Die slegte eerste. Altyd. Veronica het die lasterveld tog verskerp. Sy het 'n eksklusiewe onderhoud aan die tydskrif Styl gegee, waarin sy haarself as die slagoffer van 'n sameswering voorstel. Volgens haar het jy maande lank 'n verhouding met Aletta gehad en hierdie hele situasie georkestreer om van die huwelik ontslae te raak sonder om die fortuin te hoef deel. Gideon het sy kop geskit, ongelowig oor sy eksvrou se vermetelheid. Dis absurd. Ons het konkrete bewyse en dis hoekom ek nie so bekommerd is oor hierdie spesifieke beweringe nie. Hulle is maklik weerlegbaar. Die probleem is dat sy julle sosiale kring mobiliseer. Verskeie gemeenskaplike vriende, sakevennote, neem kant. En sonder om die besonderhede van die bewyse te ken, is baie geneig om haar te glo. Gideon het 'n beklemming in sy bors gevoel. Hy het geweet daar sou sosiale gevolge wees, maar die spoed waarmee ou vriendskappe ontbind het hom steeds verras. Hoe beïnvloed dit die regsproses? Direk nie veel nie. Maar indirek bou sy sosiale druk op. Sommige van jou verskaffers het 'n besoeke van Riaan ontvang, wat daarop dui dat hulle dalk vennootskappe met die erfeniskosketting moet heroorweeg. Dis intimidasie. Tegnies nie. Hy het geen eksplisiete dreigemente gemaak nie. Hy het net 'n kommer uitgespreek oor die toekomstige stabiliteit van die besigheid. Voldoende vaag om nie 'n misdaad te wees nie, maar die boodskap is oorgedra. Gideon het sy hand deur sy hare gevee, gefrustreerd. Sy restaurante was sy professionele prestasie, die nalatenskap wat hy vir Mieke wou agterlaat. Die idee dat die ryk wat hy gebou het deur Veronica se wraak bedreig word, was ondraaglik. En die goeie nuus. Anton het vir die eerste keer geglimlag sedert hy aangekom het.
Die volledige toksikologiese toetse het die teenwoordigheid van nie net bloeddrukmedikasie nie, maar ook kalmeermiddels in gevaarlik hoë dosisse in Aletta se stelsel bevestig. Drobota kon 'n patroon vasstel wat ooreenstem met doelbewuste en progressiewe vergiftiging. Dit gekombineer met die kamera-opnames wat wys hoe Veronica die drankies vervals, vorm 'n byna onweerlegbare saak. En Riaan. Die DNA is vir die vaderskapstoets ingesamel, soos deur die hof versoek. Die uitslaa behoort oor 2 weke uit te kom, maar eerlik gesê, selfs daarsonder die opnames van hom in Aletta se kamer, die dreigemente wat op klank opgeneem, is dis 'n sterk saak. Gideon het diep asem gehaal en 'n effense verligting gevoel. En die toesig oor Mieke. Hier kom die beste nuus, die regter van die familieregshof wat vir die saak aangestel is, regter Helena van Wyk, is bekend vir haar onwrikbare toewyding aan kinderwelstand. Sy het reeds die voorlopige bewyse nagegaan en is diep ontsteld oor Veronica se gedrag. Die toesigverhoor is vir volgende week geskeduleer, maar ons het reeds 'n gunstige verslag van die psigososiale span wat Mieke geëvalueer het. Gideon het na sy dogter gekyk, verdiep in haar tekenprente, onbewus van die wettige storms wat om haar gewoed het. Sy is regtig gelukkiger hier, het hy gemompel, meer vir homself as vir die prokureur. Jy weet, Anton, sy vra amper nie na haar ma nie. Dis kommerwekkend, is dit nie? Hoe kan 'n 3-jarige kind eenvoudig die afwesigheid van haar ma aanvaar sonder groot lyding? Die prokureur het sy blik gevolg en die dogtertjie pynsend dopgehou. Dit sê baie oor die kwaliteit van die band wat bestaan het. Kinders is oplettend, Gideon. Hulle voel wanneer hulle werklik geliefd en versorg word. Die feit dat Mieke so goed aanpas, dui daarop dat die verhouding met Veronica miskien reeds voorheen afstandelik was. Gideon het geknik en Aletta se woorde onthou oor hoe Veronica haar eie dogter behandel het. Die skuldgevoel dat hy dit nie opgemerk het nie, dat hy Mieke so lank in daardie giftige omgewing laat leef het hom steeds geknaag. Daar is nog een ding wat ons moet bespreek, het Anton voortgegaan en hom uit sy gedagtes geruk. Die mediastrategie. Die onderhoud wat ek voorgestel het, ek het gister met Aletta daaroor gepraat. Sy is bereid om die gebruik van sommige opnames te magtig, solank haar identiteit bewaar word. Sy wil nie verskyn nie, selfs nie met 'n versteekte gesig nie. Verstaanbaar. En jy? Gideon het gehuiwer. Die idee om sy privaat lewe aan die media bloot te stel, het hom steeds gewalg. Maar die alternatief, om Veronica die narratief te laat beheer, kon rampspoedig wees vir beide die regsproses en sy besigheid. Ek sal doen wat nodig is om Aletta en Mieke te beskerm. Uitstekend. Ek het 'n joernalis in gedagte. Linda Moelman van Beeld. Ernstig eties bekend vir ondersoekende berigte oor huishoudelike geweld en magsmisbruik. Kan ons vir volgende week 'n afspraak maak? Voordat Gideon kon antwoord, het die deurklokkie gelui. Mieke het van die bank afgespring, haar gesiggie wat ophelder. Dis tannie Aletta, het sy geskree en na die deur gehardloop. Gideon het opgestaan, skielik senuweeagtig, en na die ingang gestap. Deur die skerm van die sekuriteitstelsel het hy Aletta in die gang sien wag, vergesel deur Clarissa Fourie, die strafregprokureur wat nou haar spesifieke belange verteenwoordig het. Toe hy die deur oopmaak, is hy begroet deur 'n gesig wat hy amper nie herken het nie. Aletta was verander. Sy was nie meer die uitgeteerde, bleek en verskrikte figuur wat hy in die hospitaal gesien het nie. 3 weke van behoorlike voeding, rus en mediese sorg het 'n wonderwerk verrig. Haar breinvel het haar gesonde gloed herwin, haar swart hare, voorheen dof, het nou in blink golwe oor haar skouers geval. Sy het 'n eenvoudige ligblou rok gedra wat saggies die klein, beginnende ronding van haar byna 4 maande swanger maag beklemtoon het. Maar wat hom die meeste beïndruk het, was die verandering in haar oë. Voorheen voortdurend neergeslaan, ontwykend, het hulle hom nou direk aangekyk, steeds met versigtigheid, maar sonder die vrees wat hulle voorheen oorheers het. Meneer Gideon het sy gegroet met 'n effense glimlag. Aletta, bly jy kon kom asseblief binne. En dis net Gideon, ons het al daaroor gepraat. Voordat hy meer kon sê, het Mieke haarself teen Aletta se bene gegooi en haar met al die krag van haar klein armpies omhels. Tannie Aletta, jy is terug. Ek het tekeninge vir jou gemaak. En vir die baba ook. Papa het gesê jy het 'n baba in jou maag. Kan ek sien? Spring hy. Skop hy. Aletta het gelag, 'n kristalhelder klank wat Gideon besef, het hy nog nooit voorheen gehoor het nie, en neergekniel om die dogtertjie behoorlik te omhels.
My eneltjie. Hoe het jy gegroei? Sy het 'n bietjie teruggetrek om beter na Mieke te kyk. Jy lyk pragtig. En ja, ek het 'n babatjie hier, sy het na haar ma gewys, maar hy is nog te klein om te skop of te spring. Oor 'n paar maande sal jy kan voel, ek beloof. Terwyl Mieke vir Aletta getrek het om haar nuwe kamer en haar tekeninge te wys, het Gideon Clarissa gegroet en haar genooi om by Anton in die kombuis aan te sluit. Die twee prokureurs het vinnig in 'n tegniese bespreking oor die volgende prosesstappe verval. Gideon het homself oombliklik alleen in die sitkamer bevind, luisterend na die gelag van Mieke en die sagte stem van Aletta wat uit die kinderkamer kom. Daar was iets diep reg aan daardie klank, 'n harmonie wat in sy vorige huis ontbreek het ten spyte van al die argitektoniese en dekoratiewe perfeksie. Hy het na die gang gestap en diskreet gaan staan om die toneel in die kamer te aanskou. Aletta wat op die rand van die bed sit en met opregte belangstelling elke tekening ondersoek wat Mieke haar wys, vra, kleure en vorms prys, heeltemal teenwoordig in die oomblik. Die dogtertjie op haar beurt het geluk uitgestraal, onophoudelik geklets, en af en toe Aletta se maag met byna godsdienstige eerbied aangeraak. Gaan hy my boetie wees? Het hy Mieke hoor vra, die onskuld van die kinderjare wat die volwasse kompleksiteite vereenvoudig. Aletta het 'n vinnige blik in die rigting van die deur gegooi en Gideon se teenwoordigheid opgemerk. Hulle oë het vir 'n oomblik ontmoet, 'n stille vraag wat tussen hulle gehang het. Die baba gaan baie spesiaal vir ons almal wees, het sy uiteindelik geantwoord en haar woorde versigtig gekies. En ek is seker jy sal 'n wonderlike maatjie vir hom of haar wees. Die antwoord het gelyk of dit Mieke tevrede stel, wat gou haar aandag teruggekeer het om haar gunsteling teddybeer te wys. Gideon het stil teruggetrek en teruggekeer na die kombuis waar die prokureurs strategieë bespreek het. Maar sy gedagtes het in die kamer gebly by die toneel wat hy aanskou het, by die moontlikhede wat begin vorm aanneem het, nie as 'n bewuste plan nie, maar as 'n vaag gevoel van potensiaal van 'n toekoms wat, ten spyte daarvan dat dit uit tragedie gebore is, sy eie unieke skoonheid kon bevat. Die middagete was 'n verrassend ontspanne geleentheid. Gideon het kos by 'n erfenis bestel, 'n restaurant wat spesialiseer in kontemporêre Suid-Afrikaanse kookkuns. Die keuse was nie toevallig nie, hy het geweet Aletta kom oorspronklik uit die Karoo en het gedink dat geregte met plattelandse invloede haar sou behaag. Sy intuïsie was korrek. Toe sy die lamskerry proe, het haar oë opgehelder. Dit laat my dink aan my ma se kos, het sy opgemerk en 'n tweede porsie aanvaar. Sy het die beste roosterkoek in die hele Karoo gemaak. Het jy in jou tuisdorp gekook? Het Gideon gevra en besef hoeveel basiese dinge hy nog nie van haar geweet het nie. Aletta het geglimlag, nostalgiese glans in haar oë. Ek kook al van kleins af. My ma het padkos langs die een verkoop en ek het gehelp. Ek het altyd gedroom om eendag my eie kosbesigheid te hê. Miskien 'n bakkery, ek was nog altyd goed met soetgoed. Hierdie toevallige onthulling het 'n deur na 'n dieper gesprek geopen. Stadig tussen happies en Mieke se af en toe gelag, wat daarop aangedring het om haar teddybeer met stukkies kos te voer, het Gideon Aletta Jacobs werklik begin leer ken. Hy het ontdek dat sy tot graad 10 skool gegaan het, toe sy moes ophou om finansiëel by die huis te help nadat haar ma siek geword het. Dat sy daarvan gehou het om te lees, veral romans en kookboeke. Dat sy op 25-jarige ouderdom na Johannesburg gekom het op soek na beter geleenthede, en dat sy, voordat sy in die Malanherhuis gewerk het, 'n kinderoppasser vir 3 verskillende gesinne was, altyd met uitstekende verwysings. Hoe weet jy vir ons begin werk? Het Gideon gevra en besef dat hy nie eens aan die aanstellingsproses deelgeneem het nie. Die werksagenskap het my aanbeveel. Ek het 'n onderhoud met mevrou Veronica gehad, wat van my sif en die verwysings van die ander gesinne gehou het. Aletta het gehuiwer en met haar servet gespeel. Aan die begin het sy normaal gelyk. Veelluisend, ja, maar niks buitengewoons nie. Die dinge het eers na 'n paar weke begin verander. Gideon het geknik, 'n knop wat in sy keel vorm. Hoe kon iemand so drasties verander? Of was die tekens altyd daar, en het hy eenvoudig gekies om dit nie te sien nie? Papa, kan ek nagereg kry? Mieke se stem het sy donker gedagtes onderbreek. Natuurlik, prinses. Ons het malva-pudding in die yskas. Kan tannie Aletta vir my skep? Aletta het geglimlag, duidelik geraak deur die versoek. Dit sal 'n eer wees, juffrou Mieke. Terwyl die twee na die kombuis gegaan het, het Clarissa na Gideon geleun en in 'n lae stem gepraat. Sy herstel goed. Nie net fisies nie, maar ook emosioneel.
die sessies met die terapeut help. Ek is bly om dit te hoor, het hy opreg geantwoord. Maar ons moet realisties wees, Gideon. Die verhoor gaan moeilik wees vir haar. Om alles te herleef, haar misbruikers in die hof te konfronteer, dit gaan geweldige krag verg. Ek sal by elke stap aan haar sy wees. Ek weet jy sal. Maar daar is iets wat ons moet bespreek. Die prokureur het gehuiwer en haar woorde gekies. Die rol wat jy in haar lewe en die van die baba op die lang termyn sal speel. Gideon het skielik ongemaklik gevoel. Dit was 'n vraag wat hy self vermy het en die daaglikse lewe genavigeer het sonder om te veel aan die toekoms te dink. Wat bedoel jy presies? Ek vra of jy al gedink het hoe betrokke jy van plan is om in 'n lewens te wees nadat dit alles verby is. Want ons praat van jare, Gideon. Nie net as 'n werkgewer of tydelike weldoener nie, maar as sy het die sin onvoltooid gelaat, maar die betekenis was duidelik. Voordat hy kon antwoord, het Aletta en Mieke met die pudding teruggekeer. Die gesprek het na ligter onderwerpe verskuif, maar Clarissa se vraag het vir die res van die middag in Gideon se gedagtes bly hang. Toe dit tyd was vir Aletta om te vertrek, wou Mieke haar nie laat gaan nie. Bly nog. Asseblief. Ons kan Frozen kyk. Tannie Aletta het dit nog nooit gesien nie. Gideon het saggies ingegryp. Mieke, Tannie Aletta moet rus. Maar sy kan 'n ander dag terugkom. Kan jy nie, Aletta? Hulle blikke het weer ontmoet, iets ondefinieerbaars wat tussen hulle deurgegaan het. Natuurlik kan ek, eneltjie. Ek beloof ek sal binnekort terugkom. Môre. Al die volwassenes het gelag vir die dogtertjie se aandrang. Binnekort, Mieke, het Gideon beloof. Gee nou 'n totsiens drukkie. Nadat Aletta en Clarissa vertrek het, het Gideon die res van die dag saam met Mieke deurgebring, die beloofde Frozen gekyk, eenvoudige toebroodjies vir aandete geëet. Sy kulinaire repertoire was nog beperk en haar uiteindelik in die bed gesit. Sittend in die leunstoel in sy dogter se kamer, terwyl hy haar sien aan die slaap raak, het hy homself uiteindelik toegelaat om Clarissa se vraag te oorweeg. Wat sou sy rol in Aletta en die baba se lewe wees nadat die geregtelike storm verby is? Watter soort toekoms kon hulle uit die as van hierdie tragedie bou? Hy het nog geen definitiewe antwoorde gehad nie, net 'n groeiende sekerheid, die gevoel van korrektheid, van vrede wat hy gevoel het toe hy Aletta en Mieke saam sien, was nie toevallig nie. Daar was iets fundamenteel reg aan daardie opset, so stukke van 'n legkaart wat uiteindelik hul plekke vind. Sy selfoon het in sy sak gevibreer in boodskap van Anton. Linda Moelman kan jou maandag om 10:00 onderhoud. Bevestig ek. Gideon het nog een keer na die slapende Mieke gekyk, na die woonstel wat besig was om in 'n ware tuiste te verander, en aan Aletta gedink, wat 'n onskuldige lewe gedra het wat 'n blink toekoms verdien het, vry van die skaduwees van die verlede. Bevestig, het hy geantwoord. Dis tyd om ons storie te vertel. Die ligte van die kyknet ateljees was helderder as wat Gideon hom voorgestel het. Terwyl hy in die donker leerleunstoel gesit het, het hy diskreet sy das reggeskuif en die joernalis Linda Moelman dopgehou terwyl sy haar notas organiseer. Die oorspronklike plan van 'n gedrukte onderhoud het ontwikkel tot iets groter, 'n 30-minuut spesiale program op 'n fokus, bekend vir sy onpartydige ondersoekende joernalistiek. Ons is oor 'n minuut op die lig, het die regisseur aangekondig. Gideon het diep asem gehaal en die sleutelpunte wat hy met Anton en Clarissa bespreek het, in sy gedagtes herhaal. Die strategie was duidelik, wees eerlik, wys die mees oortuigende bewyse, maar beskerm Aletta se waardigheid en Mieke se privaatheid. Geen sensasionalisme nie, net die gedokumenteerde waarheid. 3, 2, 1 Die rooi lig van die kamera uit aangegaan. Goeienaand kykers. Ek is Linda Moelman en hierdie is 'n spesiale uitsending van Fokus. Vanaand gesels ons met die sakeman Gideon Malan, eienaar van die bekende restaurantketting Erfenis Kos, oor 'n saak wat die hoë kringe van Johannesburg geskok het en ernstige vrae oor huishoudelike misbruik in bevoorregte omgewings laat ontstaan het. Sy het na hom gedraai. Meneer Malan, dankie dat u ons uitnodiging aanvaar het. Die dank is myne, Linda. Hierdie is 'n moeilike storie om te vertel, maar 'n nodige een. Die joernalis het geknik, haar gesig wat professionele erns uitdruk. Kom ons begin by die begin. Ongeveer 2 maande gelede het u huishulp, Aletta Jacobs, bewusteloos in u woning gevind. Wat het u van daar af ontdek?
Vir die volgende 20 minute het Gideon die gebeure met duidelikheid en waardigheid weergegee, die ontdekking van die dagboek, die versteekte kameras, die stelselmatige misbruik deur Veronica en Riaan. Die produksie het geselekteerde dele van die opnames vertoon, met Aletta se gesig en stem behoorlik deur tegniese middele beskerm, maar duidelik gewys hoe Veronica stowwe in die huishulp se water gooi, Riaan dreigemente maak, die beledigings, die vernederings. Die toksikologiese toetse het die teenwoordigheid van medikasie vir bloeddruk en kalmeermiddels in haar stelsel bevestig, het Gideon verduidelik. Stowwe wat in progressief verhoogde dosisse ernstige gesondheidsskade kon veroorsaak, veral in ag genome dat sy swanger was. Linda het gefrons en direk na die kamera gekyk. Wat ons hier sien en hoor is ontstellend. Maar u eksvrou beweer dat u 'n verhouding met die huishulp het en hierdie bewyse gefabriseer het om die verdeling van bates in die egskeiding te vermy. Hoe reageer u daarop? Met feite, Linda? Eerstens, die datums. Die kameras is maande geïnstalleer voordat ek enigiets ontdek het. Tweedens, die onafhanklike mediese verslae bewys die ernstige ondervoeding en die teenwoordigheid van die stowwe. Derdens, daar was nooit enige romantiese verhouding tussen my en Aletta nie. Sy stem het fermer geword. Ons praat van 'n jong vrou wat stelselmatig onder my eie dak misbruik is, terwyl ek te besig was met my restaurante om dit op te merk. My enigste motivering nou is om geregtigheid en herstel te verseker. En u dogter, Mieke? Hoe hanteer sy dit alles? Gideon se gelaat het versag. Kinders is veerkragtig wanneer hulle veilig en geliefd voel. Sy is aangepas by die nuwe roetine, woon kinderterapie by en ontvang al die nodige ondersteuning. Wat my die meeste bekommer, is om haar teen die media blootstelling te beskerm en te verseker dat sy in 'n gesonde omgewing groot word. Aan die einde van die onderhoud het Linda die vraag gevra wat baie mense hulself afgevra het. Wat hoop u vir die toekoms, Gideon? Vir u dogter en vir Aletta? Hy het kort gehuiwer, bewus van die gewig van elke woord. Ek hoop op geregtigheid. Ek hoop die stelsel werk soos dit moet, deur die kwesbares te beskerm en die oortreders verantwoordelik te hou, ongeag hul sosiale of ekonomiese status. Persoonlik, hy het effens geglimlag, herontdek ek wat werklik saak maak in die lewe. En dit is baie eenvoudiger as wat ek gedink het. Die rooi lig het uitgegaan. Linda het haar hand uitgesteek en syne stewig gedruk. Dit was kragtig, Gideon. Dankie vir jou moed. Toe hy die ateljee verlaat, het hy Anton in die gang sien wag. Hoe was dit? Het die prokureur gevra. Eerlik? Ek weet nie. Ek hoop net ek het die regte ding gedoen. Jy het. En die eerste reaksie kom reeds in. Anton het sy selfoon gewys, waar die kennisgewings ingestroom het. Die hitsmerk geregtigheid vir Aletta is besig om op sosiale media te ontplof. Die volgende oggend was die reaksie onmiskenbaar. Die onderhoud het die mees besproke onderwerp in die sosiale en mediakringe van Johannesburg geword. Koerante het hoofopskrifte gehad soos 'n sakeman onthul misbruik in Leekse Herhuis en 'n skandaal in hoë kringe, die skokkende bewyse van die Malan-saak. Die mees treffende dele van die opnames het op die internet gesirkuleer, altyd met Aletta se identiteit bewaar, maar duidelik die dade van Veronica gewys. Die gety het begin draai. In die woonstel het Gideon ontbyt voorberei toe sy telefoon lui. Dit was Clarissa. Het jy die nuus gesien? Het sy gevra sonder omhaal. 'n Bietjie. Dit lyk of ons daarin geslaag het om aandag te trek. Meer as dit. Beeld het 'n spesiale verslag gepubliseer met onderhoude met 3 ander voormalige werknemers van Veronica, wat almal soortgelyke patrone van misbruik rapporteer. En die beste van alles, haar verdediging is besig om in duie te stort. Marius Teron, daardie aggressiewe prokureur, het die saak laat vaar. Blykbaar het hy nie daarvan gehou om uit te vind dat sy kliënt vir hom gelieg het oor die bewyse nie. Die nuus was beter as wat Gideon kon gehoop het. Sonder 'n swaargewig prokureur was Veronica se strategie om die narratief te beheer in die gedrang. En Riaan. Hier kom die kersie op die koek. Hy onderhandel oor 'n pleitooreenkoms. Hy wil 'n verminderde vonnis hê in ruil daarvoor dat hy alles bevestig, die poging tot vergiftiging, die misbruik, alles. Dit lyk of die twee nie meer so verenig is nie. Nadat hy afgesit het, het Gideon 'n mengsel van verligting en versigtigheid gevoel. Dit was 'n beduidende deurbraak, maar die stryd was nog lank nie verby nie.
Die saak moes steeds deur die behoorlike regsproses gaan, met al sy kompleksiteite en moontlike wendings. 2 weke later het die toesigverhoor oor Mieke die voorlopige toesig by Gideon bevestig, gebaseer op die psigososiale verslae en die opgehoopte bewyse teen Veronica. Die regter het 2 weeklikse besoeke onder toesig vir die ma bepaal, 'n verpligting wat, tot almal se verbasing, Veronica geen belangstelling getoon het om na te kom nie. Blykbaar, nou dat haar openbare beeld in skerwe was, het moederskap nie meer na 'n gerieflike rol gelyk om die skyn te handhaaf nie. Aletta se besoeke het deel geword van die roetine in die Morningside woonstel. Aanvanklik 2 keer per week, het dit gou byna daagliks geword, tot Mieke se groot vreugde. Aletta se maag het gegroei, gesond en rond, en die vordering van 'n swangerskap gemerk wat, ten spyte van die traumatiese omstandighede van sy konsepsie, nou omring was deur sorg en positiewe verwagtinge. Op 'n Sondagmiddag, terwyl Mieke haar middagslaapie geneem het na 'n lewendige middagete, het Gideon en Aletta op die balkon gesels en die beweging van die Emmarentia-dam in die verte dopgehou. Die verhoor is vir volgende maand geskeduleer, het hy opgemerk en vir albei grenadelasap geskink. Aletta het geknik, haar hand instinktief op haar 6 maande swanger maag. "Ek is senuweeagtig," het sy erken. Om hulle weer te moet sien, alles te vertel, "Jy is nie alleen nie." Gideon het haar hand met syne bedek, 'n gebaar van troos wat natuurlik tussen hulle geword het. "En met Riaan se pleitooreenkoms, is die kanse goed. Ek kan steeds nie glo dat sy het haar kop geskit, nie in staat om die sin te voltooi nie. Rotte verlaat die skip wanneer dit begin sink." Gideon se stem het verhard. Hy dink net daaraan om sy eie vel te red. 'n gemaklike stilte het tussen hulle ingetree, slegs gevul deur die verre geluide van die stad en die af en toe gesang van 'n luister wat nes gemaak het in die boom naby die balkon. "Gideon." Aletta het die stilte verbreek, haar stem huiwerig. "Kan ek 'n vraag vra?" "Natuurlik." "Wat gebeur hierna?" "Ek bedoel na die verhoor, wanneer dit alles verby is." Dit was dieselfde vraag wat Clarissa weke gelede geopper het, dieselfde een wat Gideon se gedagtes in die stil ure van die nag besig gehou het. "Wat wil jy hê moet gebeur?" het hy saggies teruggevra. Aletta het haar oë laat sak, haar vingers wat met die rand van die glas speel. "Ek het baie gedink aan wat jy gesê het oor die opening van 'n bakkery. Dit was nog altyd my droom. Miskien met die vergoeding uit die saak, kan ek iets kleins begin. 'n Plek waar ek en my seun ons lewens met waardigheid kan herbou." "Dis 'n wonderlike plan," het Gideon opreg geantwoord. Toe, na 'n kort huiwering, het hy bygevoeg, "En as ek deel van daardie nuwe begin wou wees." Aletta se oë het opgelig en syne ontmoet met 'n mengsel van verbasing en iets meer, iets wat Gideon se hart vinniger laat klop het. "Hoe bedoel jy?" "Aletta, hierdie weke was transformerend. Om jou saam met Mieke te sien, die geluk wat julle vir mekaar bring, die manier waarop ons samesyn gevloei het," hy het diep asem gehaal. "Ek stel niks oorhaastig voor nie. Ek weet jy herstel van diep traumas, dat jy ruimte nodig het om jou wonde te genees. Ek wil net hê jy moet weet dat, as jy wil, daar 'n plek vir jou en jou baba in ons lewens is. Nie as 'n werknemer of as 'n tydelike beskermling nie, maar as 'n maat, 'n vriendin. Miskien eendag iets meer." Die woorde het tussen hulle gehang, gelaai met moontlikhede. Aletta se oë het geblink met ingehoue trane. "Ek is bang," het sy bely. "Bang om te vertrou, om te glo dat iets so goed werklik kan wees. Na alles." Gideon het geknik, begripvol. "Daar is geen haas nie. Ons het tyd." Hy het geglimlag en probeer om die intensiteit van die oomblik te verlig. "Buitendien, jy het nog nie bewys dat jy regtig die beste malva-lekkertaart in Johannesburg kan maak, soos jy beweer nie." Sy het gelag en die klank van haar lag, al hoe meer gereeld, al hoe vryer, het sy hart warm gemaak. "Is dit 'n uitdaging, Gideon Malan?" "Beslis." Die geluid van klein voetstappe het die gesprek onderbreek. Mieke het by die balkondeur verskyn en haar slaperige oogies gevryf. "Tannie Aletta, is die baba al wakker?" het sy gevra en nader gekom om die prominente maag aan te raak. "Hy is wakker, engeltjie. Wil jy voel?" Die dogtertjie het haar handjie op die aangeduide plek geplaas en haar oë het gerek toe sy 'n sagte beweging onder die vel voel. "Hy het beweeg," het sy uitgeroep, verwonderd. "Papa, papa, kom voel." Gideon het gehuiwer en na Aletta gekyk vir toestemming. Sy het geknik, 'n klein glimlag op haar lippe.
Versigtig het hy sy hand op haar maag geplaas, presies waar Mieke gewys het. Sekondes later het hy dit gevoel, 'n ligte stampie, bevestiging van lewe. "Hallo kleintjie," het hy gemompel, verras deur die emosie wat hom oorval het. Die drie het so gebly verbind deur daardie oomblik van suiwer intimiteit, totdat Gideon se telefoon die toneel onderbreek het. Dit was Anton. "Gideon, belangrike nuus. Riaan lewer op die oomblik getuienis en dis ernstiger as wat ons gedink het. Hy het bevestig dat Veronica nie net probeer het om 'n miskraam te veroorsaak nie. Die plan was om Aletta bietjie vir bietjie uit te skakel, dit soos 'n komplikasie van die swangerskap te laat lyk. En daar is meer, hulle het rekords gevind van 2 ander huishulpe wat voor Aletta vir Veronica gewerk het, albei het met onverklaarbare gesondheidsprobleme vertrek. Ons brei die ondersoek uit. Die erns van die onthullings het Gideon soos 'n fisiese slag getref. Aletta het sy verandering van uitdrukking opgemerk. Wat is fout? Hy het afgesit en probeer verwerk wat hy pas gehoor het. Nuwe bewyse. Hy het na Mieke gekyk en besluit om nie voor die kind in besonderhede in te gaan nie. Goed vir die saak, maar ontstellend. Aletta het onmiddellik verstaan, die skaduwee van die verlede wat haar oë kortliks vertroebel het. Mieke, hoekom gaan ons nie daardie koekies bak waarvan jy so baie hou nie? Het sy voorgestel en met 'n bietjie moeite opgestaan weens haar maag. Jou pa moet 'n paar werkoproepe maak. Die dogtertjie het vrolik ingestem en onmiddellik die onderwerp vergeet by die gedagte aan koekies. Terwyl die twee na die kombuis gestap het, het Gideon hulle pynsend dopgehou. Anton se onthulling was 'n somber herinnering aan die werklike gevaar wat Aletta in die gesig gestaar het, van die gelukkige toeval dat hy op daardie noodlottige Dinsdag huis toe gekom het. Toe hy na 'n paar nodige oproepe na die sitkamer terugkeer, het hy die kombuis verander gevind, meel versprei oor die toonbank, Mieke met 'n gesiggie vol sjokolade, Aletta wat lag terwyl sy probeer om die gemors wat hulle saam gemaak het, op te ruim. Die toneel was die perfekte teenoorgestelde van die onberispelik steriele heerhuis in Sandhurst. Dit was onvolmaak, deurmekaar, autentiek. Dit was 'n tuiste. Op daardie oomblik, tussen die aroma van vanilje en die klank van gelag, het Gideon met absolute sekerheid geweet, ongeag die uitslag van die naderende verhoor, ongeag die uitdagings wat die toekoms sekerlik sou bring, was dit die familie wat hy vir homself gekies het. Nie uit verpligting of skuldgevoel nie, maar deur 'n dieper band, gesmee deur ondenkbare teenspoed en ondersteun deur 'n moed wat hy nou eers ten volle begin verstaan het. Die ware toets het egter nog voorgelê. Oor 'n paar weke sou hulle Riaan en Veronica in die hof konfronteer en die volle omvang van hul misdade aan die lig bring. Dit sou 'n konfrontasie wees wat krag sou verg, nie net van Aletta nie, maar van hulle almal. En tog, toe hy die vrou sien wat uit die as van soveel lyding verrys het, nou glimlaggend terwyl sy dogter leer om koekies te vorm, het Gideon 'n rustige vertroue gevoel dat hulle saam enigiets sou kon trotseer. Die Johannesburgse Hoërhof het op daardie Dinsdagoggend gewemel van bedrywighede. Joernaliste het by die ingang saamgedrom, kameras gerig op die aankoms van die betrokkenes in wat die pers reeds, die saak van die gruwelherhuis gedoop het, 'n sensasionele opskrif wat Gideon verafskeid het, maar wat die openbare belangstelling in die saak weerspieël het. Toe die amptelike motor by die syingang, beskerm deur sekuriteitswagte, parkeer, het Aletta Gideon se hand styf vasgedruk. Geklee in 'n diskrete donkerblou rok wat haar 7,5 maande swanger maag gedeeltelik verberg het, het sy metodies asemgehaal en die tegnieke toegepas wat haar terapeut haar geleer het om angs te beheer. "Is jy gereed?" het hy saggies gevra. Sy het geknik, vasberadenheid sigbaar in haar oë. "Kom ons kry dit eens en vir altyd agter die rug." Clarissa en Anton het hulle by die ingang ingewag, saam met die staatsaanklaer in beheer van die saak, Adv Patrice Monteiro, 'n vrou in haar vroeë 40's bekend vir haar vasberadenheid in gevalle van huishoudelike misbruik. "Goeiemôre," het die aanklaer gegroet. Die beskuldigdes is reeds in die wagkamers met hul prokureurs. Die regter het bepaal dat hulle apart die hofsaal moet binnegaan om enige kommunikasie tussen hulle te voorkom. "En hoe is die gemoedere?" het Anton gevra. Riaan is sigbaar senuweeagtig. Hy het 'n pleitooreenkoms aangegaan, maar hy weet hy ontkom nie aan 'n beduidende vonnis nie. Veronica, aan die ander kant, die aanklaer het gefrons. Handhaaf 'n hooghartige houding. Sy het weer van prokureur verander, nou is sy by Adv Paul Steyn, 'n spesialis in hierdie verhore. Gideon het gevoel hoe Aletta langsom styf word. Paul Steyn was bekend vir sy aggressiewe taktiek, veral in die diskreditering van getuies.
Moenie bekommerd wees nie, het Clarissa verseker. Ons is voorbereid. Die bewyse is solied en jy het deur al die moontlike kruisondervragingssimulasies gegaan. Die gange van die hofgebou was 'n doolhof van spanning en verwagting. Toe hulle by een van die wagkamers verbygaan, het Gideon 'n blik op Riaan gekry, kop onderstebo, voortydig verouder deur die stres van die afgelope maande. Die man het vir 'n oomblik opgekyk, Gideon se blik ontmoet en vinnig weggekyk, nie in staat om die oogkontak te handhaaf nie. Die hofsaal was reeds vol toe hulle ingaan, joernaliste, regstudente, nuuskieriges, almal aangetrek deur die saak wat die donker kant van die Johannesburgse elite blootgelê het. Die regter Eloise Kombrink, 'n vrou in haar 60's met 'n streng uitdrukking, het reeds haar plek ingeneem. Die minute wat gevolg het, was 'n wasigheid van prosedurele formaliteite. Veronica se ingang het 'n gemurmel in die gehoor veroorsaak, onberispelik geklee in 'n liggrys pak, hare perfek gestileer, het sy gelyk of sy gereed was vir 'n fotosessie, nie vir 'n verhoor vir poging tot moord nie. Haar blik het kortliks met Gideon se gekruis, 'n mengsel van haat en minagting wat sy maag laat draai het. Toe die sessie amptelik begin het die aanklaer geopen met 'n gedetailleerde en metodies opgeboude uiteensetting van die feite. U edele, wat ons hier het, is nie 'n geïsoleerde geval van mishandeling nie. Wat ons het, is 'n stelselmatige patroon van misbruik, sielkundige marteling en 'n doelbewuste poging om 'n mens en die kind wat sy gedra het, uit te skakel. Die bewyse is in 'n verwoestende volgorde aangebied, die mees treffende dele van die kamera-opnames, Aletta se noukeurige dagboek, die toksikologiese toetse wat die teenwoordigheid van gevaarlike stowwe in haar stelsel onthul het, die mediese verslae wat haar toestand van ondervoeding dokumenteer, die getuienisse van die voormalige werknemers wat soortgelyke misbruik rapporteer. Riaan se getuienis, nou amptelik 'n staatsgetuie, het gevolg. Met 'n bewende stem en oë op die vloer gerig, het hy alles bevestig, die misbruik teen Aletta, die dreigemente, en die mees skokkende, Veronica se doelbewuste plan. Sy het gesê sy moet van die huishulp ontslaa raak omdat sy te veel geweet het. Sy het gesê sy verhoog die dosisse van die medisyne bietjie vir bietjie sodat dit natuurlik sou lyk wanneer dit gebeur. Veronica het tydens haar broer se verslag onbewoog gebly, maar haar vingers het senuweeagtig op die verdedigingstafel getrommel, die enigste aanduiding van haar innerlike onrus. Toe dit Aletta se beurt was om te getuig, het Gideon gevoel hoe sy hart saamtrek. Sy het stadig na die aangewese stoel gestap, haar prominente maag wat die lewe wat binne in haar groei, beklemtoon, 'n lewe wat in tragiese omstandighede verwek is, maar wat nou haar eie veerkragtigheid gesimboliseer het. Met 'n duidelike en ferm stem het Aletta elke detail van die misbruik wat sy gelei het, weergegee. Sy het gepraat oor Veronica se progressiewe wreedheid, die skaamte en vrees wat haar verhinder het om vroeër hulp te soek, die terreur van elke dag in die heerhuis. Ek het die kameras geïnstalleer omdat ek geweet het niemand sou my woord teen haar glo nie, het sy verduidelik. 'n Huishulp van die platteland, teen 'n gerespekteerde sosiale vlinder van die Johannesburgse elite. Ek het konkrete bewyse nodig gehad. Toe Veronica se prokureur die kruisondervraging begin het die spanning in die saal merkbaar toegeneem. Mevrou Jacobs, u beweer dat u verhinder is om behoorlik te eet, korrek? Het Ad Stein begin, sy toon vals gemoedelik. Ja, meneer. U het egter die gesin se maaltye voorberei. Kon u nie eenvoudig geëet het wanneer u alleen in die kombuis was nie? Aletta het haar kalmte behou. Mef. Veronica het kameras in die kombuis geïnstalleer spesifiek om my te monitor. Ek het dit geweet omdat sy dit self vir my gewys het, as 'n dreigement. Sy het gesê sy sou weet as ek kos steel. Die prokureur het van taktiek verander. Het u 'n verhouding met meneer Gideon Malan gehad? Nee, meneer. My verhouding met hom was streng professioneel. En nou? Het hy geïnsinueer met 'n berekende glimlag. Clarissa het onmiddellik opgestaan. Beswaar, u edele. Irrelevant en 'n poging om die getuie te belaster. Gehandhaaf, het die regter droog geantwoord. Ad Stein, hou u by die feite wat relevant is tot die saak. Die prokureur het nog 'n paar minute aangehou en probeer om teenstrydighede of swakhede in Aletta se getuienis te vind, maar sy het konsekwent en presies gebly. Toe sy uiteindelik na haar plek terugkeer, het Gideon besef hy het sy asem gedurende die hele ondervraging opgehou. Jy was ongelooflik, het hy gefluister toe sy gaan sit. Die slotbetoog het die middag lank geduur. Die aanklaer was genadeloos.
Wat ons vandag hier gesien het, u edele, was die blootlegging van 'n berekende wreedheid vermom as sofistikasie. Erger nog, ons het gesien hoe sosiale voorregte 'n gevoel van straffeloosheid kan skep wat so diep is dat dit iemand toelaat om die lewe van 'n ander mens as weggooibaar te beskou. Mevrou Veronica Malan het nie net haar werknemer sielkundig misbruik en toegelaat dat haar broer haar aanrand nie, maar het koelbloedig beplan om 2 mense uit te skakel, Aletta en die baba wat sy dra. Veronica se prokureur het 'n laaste poging aangewend. U edele, wat ons het, is 'n geval van 'n ambisieuse jong vrou wat, toe sy swanger geraak het met haar werkgewer se swaar, 'n geleentheid vir sosiale opgang gesien het. Die beweerde bewyse is duidelik gemanipuleer met die doel om die Malan gesin af te pers. My kliënt is eintlik die ware slagoffer hier. Die regter het aangekondig dat sy sou terugtrek om te beraadslaag, met die uitspraak wat vir die volgende oggend verwag is. Terwyl hulle die hof verlaat het, beskerm deur die sekuriteitsspan teen die aanhoudende flitsse van die fotograwe, het Gideon emosioneel uitgeput gevoel. Hoe voel jy? Het hy vir Aletta gevra toe hulle uiteindelik veilig in die motor was. Vreemd genoeg in vrede, het sy geantwoord en haar maag gestreel. Ek kon uiteindelik alles sê, terwyl ek haar in die oë kyk. Maak nie saak wat nou gebeur nie, ek het reeds gekry wat ek die nodigste gehad het, om gehoor te word, om geglo te word. Daardie aand was gespanne in die woonstel. Mieke, wat gedurende die verhoor deur Tannie Sari versorg is, het die volwassenes se angs gevoel sonder om dit ten volle te verstaan. Is Tannie Aletta hartseer? Het sy vir Gideon gevra terwyl hy haar in die bed gesit het. Nee, prinses. Sy is net moeg. Môre gaan 'n belangrike dag vir ons almal wees. Die dogtertjie het geknik met die erns wat sy soms getoon het, verrassend vir haar ouderdom. Gaan ons almal vir altyd saam wees na môre? Die vraag, so eenvoudig en direk soos net 'n kind dit kon vra, het Gideon onkant gevang. Sou jy daarvan hou? Ja, het sy dadelik geantwoord. Tannie Aletta maak die beste koekies en die baba gaan my boetie wees en jy glimlag meer as sy hier is. Uit kinderlike eenvoud, die diepste waarheid. Gideon het sy dogter se voorkop gesoen, ontroer deur die onskuldige maar akkurate waarneming. Ons sal sien wat gebeur, okay? Slaap nou. Môre sal ons nie sê. Nadat hy Mieke in die bed gesit het, het hy Aletta op die balkon gevind, besig om na die stadsligte te kyk. Hulle het 'n paar minute lank in stilte gestaan, elkeen verlore in hul eie gedagtes. Mieke het my pas gevra of ons na môre almal saam gaan wees, het hy uiteindelik opgemerk. Aletta het geglimlag, sonder om haar blik van die naglandskap af te haal. En wat het jy geantwoord? Dat ons sal sien wat gebeur. Hy het gehuiwer en toe voortgegaan, maar die waarheid, Aletta, is dat ek dit wil hê. Ek wil iets werkliks met jou bou, nie uit skuldgevoel of verpligting nie, maar omdat hierdie maande vir my 'n moontlikheid van geluk gewys het wat ek nooit gedink het moontlik was nie. Sy het omgedraai om hom aan te kyk, haar oë blink. Ek het ook baie daaroor gedink. Haar stem was sag, byna 'n fluistering. Oor nuwe beginne, oor om weer te vertrou. Dis nie maklik nie, na alles. Maar wanneer ek saam met jou en Mieke is, voel ek dat dit dalk moontlik is. 1 tree op 'n slag. Gideon het haar hand saggies geneem. 1 tree op 'n slag, het hy ingestem. Daardie nag, vir die eerste keer, het Aletta nie na haar woonstel teruggekeer nie. Sy het in die gastekamer geslaap, op Mieke se versoek, wat daarop aangedring het om vir haar 'n slaaptydstorie te vertel. 'n Eenvoudige reëling wat op een of ander manier die voorspel van dieper veranderinge gelyk het. Die oggend het aangebreek met 'n dringende oproep van Clarissa. Julle moet onmiddellik kom, daar was 'n wending. In die hof het hulle die rede vir die dringendheid uitgevind. Gedurende die nag het Riaan probeer om sy eie lewe te neem in die sel waar hy op die uitspraak gewag het. Hy is betyds deur die wagte gevind en na die hospitaal geneem, waar hy onder waarneming gebly het. Hy het 'n brief agtergelaat waarin hy alles in nog meer eksplisiete detail bely, het die aanklaer verduidelik. Blykbaar het die gewig van skuld ondraaglik geword. Die brief is by die hofstukke gevoeg. Die nuus het almal geskok, veral Aletta. Alhoewel Riaan onvergeeflike gruweldade gepleeg het, was die idee dat iemand tot so 'n uiterste van wanhoop gedryf kon word, diep ontstellend. Toe die regter na die saal terugkeer, was die stilte absoluut. Haar gesig het niks verklap terwyl sy die papiere voor haar georganiseer het nie.
Na sorgvuldige oorweging van al die voorgelegde bewyse, die getuienisse en met inagneming van die gedetailleerde bekentenis van die beskuldigde Riaan Alves, het sy begin, haar stem wat in die stil saal weergalm. Bevind hierdie hof die beskuldigde skuldig aan al die aanklagte. 'n Gemurmel het deur die gehoor gegaan, vinnig stilgemaak deur die regter. Riaan Alves, hier verteenwoordig deur sy prokureur met inagneming van sy pleitooreenkoms en die versagtende omstandighede, word gevonnis tot 8 jaar gevangenisstraf, met die moontlikheid van parool na die voltooiing van 1/3 van die vonnis. Sy het omgedraai om na Veronica te kyk, wat vir die eerste keer gelyk het of sy haar kalmte verloor het, haar gesig bleek, haar hande bewende. Veronica Alves Malan, hierdie hof vonnis u tot 12 jaar gevangenisstraf in 'n geslote inrigting vir die misdade van poging tot moord met verswaarende omstandighede, aanranding, sielkundige marteling en verswaarde morele skade. Daarbenewens word die betaling van vergoeding ten bedrag van R3 miljoen aan die slagoffer Aletta Jacobs beveel. Die vonnisoplegging het voortgegaan met besonderhede oor die spesifieke voorwaardes en ander regsbepalings, maar Gideon het skaars geluister. Hy het Aletta dopgehou, wat haar oë op Veronica gefestig gehou het, nie met haat of triomf nie, maar met 'n byna deernisvolle kalmte, soos iemand wat uiteindelik van 'n te swaar las bevry is. Toe Veronica deur die hofbeamptes weggelei is, het sy 'n laaste keer teruggekyk, haar blik wat Gideon se ontmoet het. Vir 'n kort oomblik het hy iets anderkant die woede en arrogansie gesien, miskien 'n flits van begrip van wat sy verloor het, van wie sy werklik was. Toe verdwyn sy deur die sydeur, uit hul lewens, hopelik vir altyd. Buite die hof het verslaggewers angstig gewag. Clarissa het 'n kort verklaring voorgestel om die saak eens en vir altyd af te sluit. Bedank net die gereg en vra vir respek vir julle privaatheid van nou af. Voor die kameras het Gideon kortliks gepraat. Ons is verlig dat geregtigheid geskied het. Nou vra ons vir respek vir ons privaatheid terwyl ons probeer om ons lewens te herbou en na die toekoms te kyk, nie na die verlede nie. 2 jaar later. Mieke se soetgoed in die hartjie van Parkhurst was op daardie Saterdagoggend besonder besig. Die aroma van vars brood en lekkernye wat pas uit die oond gekom het die gesellige atmosfeer gevul, versier in skakerings van blou en geel met klein houttafeltjies wat strategies deur die ruimte versprei was. Agter die hooftoonbank het Aletta 2 werknemers onder toesig gehad terwyl sy 'n uitgebreide verjaardagkoek voltooi het. Haar hare, nou langer, was in 'n praktiese bolla vasgemaak en die wit voorskoot het teen haar bruin vel uitgestaan. Die deurklokkie het gelei en nuwe klante aangekondig. Sy het opgekyk, 'n onmiddellike glimlag wat haar gesig verlig het toe sy sien wie inkom. Mamma, het 'n seentjie van 1 en 'n half jaar oud geskree en lomp in haar rigting gehardloop, sy armpies boontoe uitgestrek. Aletta het vinnig om die toonbank gestap en afgebuk om die klein Michaal in haar arms te ontvang. My prinsie, het jy verlang? Die seentjie het energiek geknik, sy oë identies aan hare wat van vreugde geblink het. Net agter hom het Gideon ingekom, met Mieke, nou 5 en 'n half jaar oud, op sy skouers. Die nar was baie snaaks, mamma, het die dogtertjie uitgeroep, verwysend na die kindervertoning wat hulle bygewoon het. Sy het toertjies met hasies gedoen. Aletta het geglimlag toe sy hoor hoe Mieke haar mamma noem, 'n onlangse en spontane ontwikkeling wat haar steeds elke keer ontroer het. Die amptelike aanneming is slegs 3 maande tevore afgehandel, na 2 jaar van 'n verhouding wat natuurlik van vriendskap na liefde, van dankbaarheid na ware vennootskap ontwikkel het. Die goue trouring aan haar linkerringvinger het onder die ligte van die bakkery geblink, 'n eenvoudige seremonie by die hof, gevolg deur 'n intieme partytjie in die tuin van die woonstel, nou amptelik die tuiste van die 4 van hulle. Hoe is die besigheid? Het Gideon gevra en oorgeleen om haar saggies te soen. Besig, soos altyd op Saterdag. Ek het pas die bestelling vir die dogter van die minister van kultuur se verjaardag voltooi. Ons word die gunsteling bakkery van die owerhede, weet jy. Die sukses van Mieke se soetgoed het selfs Aletta verras. Wat as 'n klein besigheid begin het, gefinansier deur die vergoeding, het vinnig bekendheid in die stad verwerf en 'n loyale kliëntebasis en selfs die aandag van gespesialiseerde gastronomie-tydskrifte gelok. Gideon, wat voortgegaan het om sy restaurantketting met hernieuwde sukses te bestuur, het sy vrou se onderneming met trots ondersteun, maar het homself doelbewus van die daaglikse besluite weerhou. Dit was Aletta se droom, haar prestasie, haar professionele hergeboorte. Die tydskrif Koshuis het weer gebel, het hy opgemerk. Hulle wil 'n spesiale artikel oor jou doen vir die Kersfees uitgawe. Van huishulp tot sakevrou van die jaar,
die ongelooflike reis van Aletta Jacobs. Sy het haar kop geskit, steeds ongemaklik met die media-aandag. Ek wil nie gedefinieer word deur my verlede of deur wat ek gelei het nie. Ek verkies dat hulle oor my soetgoed praat, oor wat ek gebou het, nie oor wat ek oorkom het nie. Gideon het geknik, begripvol. In die 2 jaar sedert die verhoor het hulle duidelike grense met die pers gestel. Die storie van die herhuissaker het uiteindelik afgekoel, vervang deur nuwe skandale, nuwe tragedies, wat hulle toegelaat het om in relatiewe privaatheid te leef. Die klein Michael, moeg om opgetel te word, het gewriemel om af te klim en by sy suster aangesluit wat reeds by 'n tafeltjie in die hoek gaan sit het, spesiaal vir die kinders gereserveer. Gaan ons vandag fitte kry, mamma? Het Mieke gevra, haar oë smeekend. Natuurlik. Ek het pas 'n spesiale bondel gemaak. Aletta het vir haar aangenome dogter geglimlag en haar verwonder oor hoe haar hart uitgebrei het om haar met dieselfde onvoorwaardelike liefde te omhels as wat sy vir Michael gevoel het. Terwyl die kinders hulself met die inkleerboeke op die tafel vermaak het, het Gideon Aletta na 'n meer private hoek getrek. Ek het 'n verrassing vir jou, het hy gesê, sy oë wat van verwagting blink. Wat? Onthou jy daardie erf wat ons in Bryanston gesien het? Met die ou huis en die reuse tuin. Aletta het geknik en die eiendom onthou wat hulle weke gelede besoek het, 'n bekoorlike plek waarvan albei gehou het, maar wat van die mark af was omdat dit deel was van 'n erfenisgeskil. Ek het dit gekry, het hy triomfantlik aangekondig. Die geskil is opgelos en ek het gister die transaksie beklink. Ons kan volgende maand met die opknapping begin, as jy wil. Haar oë het met trane gevul. Die idee van 'n huis met ruimte vir die kinders om groot te word, 'n tuin waar hulle kon plant, miskien selfs 'n eksperimentele kombuis om nuwe resepte te ontwikkel, dit was meer as wat sy ooit gedroom het. Gideon, dit is, sy kon nie klaarmaak nie, die emosie wat haar stem verstik. Hy het haar omhels en sonder woorde verstaan wat dit verteenwoordig het, nie net 'n huis nie, maar 'n simbool van permanensie, van 'n toekoms gebou op soliede fondamente. Ons kan hierdie plek alles maak wat ons wil hê, het hy teen haar hare gemompel. Nuwe begin sonder skaduwees. Dankie dat jy in my geglo het toe ek nie eens in myself geglo het nie, het sy gefluister. Dat jy my gewys het dit is moontlik om oor te begin. Aan die ander kant van die bakkery het Mieke geroep, ongeduldig vir die belofte van Fitge. Die intieme oomblik is onderbreek, maar die gevoel het gebly, lewendig en polsend tussen hulle. Terwyl Aletta teruggekeer het na die toonbank om 'n skinkbord met soetgoed vir die kinders voor te berei, het Gideon haar met 'n mengsel van bewondering en dankbaarheid dopgehou. Uit 'n ondenkbare tragedie is 'n onwaarskynlike familie gebore, verenig nie deur bloed of sosiale konvensies nie, maar deur bewuste keuses, deur wederwysige respek, deur liefde wat geduldig, dag vir dag, gebou is. In die hoek van die bakkery het 'n klein geraamde prentjie, die enigste sigbare teken van die verlede wat hulle verenig het, 'n eenvoudige frase vertoon, met die hand deur Aletta geskryf, uit die as, die hergeboorte. En so was dit. Uit die as van 'n pynlike verlede het 'n heeltemal nuwe lewe gefloreer, vir Aletta, vir Gideon, vir die kinders wat nou sorgeloos gelag het, beskerm deur 'n liefde wat in die moeilikste omstandighede gesmee is en, juis daarom, onvernietigbaar. Terwyl sy die Fitge bedien het vir die familie wat sy teen alle kanse gebou het, het Aletta geglimlag, uiteindelik in vrede. Sy het nie net oorleef nie, sy het getriomfeer. En dit was net die begin van 'n storie wat nou heeltemal aan haar behoort het. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Aletta en Gideon het julle harte geraak. Om meer emosionele verhale soos hierdie te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat julle kan vind deur aan die linkerkant van die skerm te klik. As hierdie storie emosies in julle wakker gemaak het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en hierdie video te like nie. Elke dag bring ons nuwe stories wat die kompleksiteit van die lewe, oorwinning en nuwe beginne verken. Deel julle gedagtes in die kommentaar hieronder, julle mening is vir ons baie belangrik. Tot die volgende storie.